'n agterdogtige miljonair besluit om versteekte kameras te installeer om die nuwe huishulp te monitor wat na sy seun in 'n rolstoel omsien. Hy glo hy beskerm die seun, maar elke opname onthul iets wat sy sekerhede uitdaag en sy verharde hart raak. Totdat 'n gefluisterde sin deur die vrou alles verander en 'n geheim oor die kind se verlede bloot lê. Wat hy in die beelde ontdek, is so skokkend dat dit sy siening oor liefde, skuld en familie heeltemal verander. Die Mosterdhuis was 'n monument van eensaamheid. Geleë in die Sandhurst woonbuurt in Johannesburg, het sy mure van marmer en spieelvensters die koelheid van sy eienaar, die sakeman Riaan Mostert, weerspieël. Op 42-jarige ouderdom het hy 'n tegnologiereus bestuur wat die Suid-Afrikaanse mark gerevolusioneer het, maar hy kon nie dit wat van sy eie familie oorgebly het, bestuur nie. Die studeerkamer was sy toevlug. Riaan het voor monitors gesit wat grafieke en sigblaaie vertoon het en ure lank die prestasie van sy maatskappye ontleed. Op daardie Oktobermiddag, terwyl die Johannesburgse lente die herehuis se tuin ingekleer het, het hy sy oë op sy skootrekenaarskerm gehou en die landskap wat aanderkant die panoramiese vensters ontvou het, geïgnoreer. 3 sagte kloppies aan die deur het sy konsentrasie onderbreek. "Kom binne," het hy beveel sonder om sy oë van die syfers af te haal. Sunny, die huishoudster wat al meer as 20 jaar vir die familie gewerk het met huiwerige tree ingekom. Meneer Mostert, die kandidaate vir die versorgerpos vir Pietie het begin opdaag. Riaan het uiteindelik opgekyk. 'n Plooivou van bekommernis het tussen sy dik wenkbraue gevorm. "Hoeveel het gekom?" "5, meneer." Almal met verwysings, soos meneer gevra het. Hy het diep asem gehaal en sy donkerblou das, wat by sy onberispelike pak pas, reggeskuif. Hy het met 'n skielike beweging opgestaan, asof hy die onsekerheid wou verdryf wat hom altyd oorval het wanneer hy besluite oor sy seun moes neem. "Ek sal nou met hulle onderhoude voer. Maak die sitkamer gereed." Terwyl hy met die gang afgestap het Riaan voor 'n geraamde foto teen die muur stilgehou. Daarin het 'n vrou met bruin hare en 'n stralende glimlag 'n baba in haar arms gehou. Anneliese, sy vrou, wat 2 jaar gelede in 'n ongeluk oorlede is wat gelyk het of dit die tyd in daardie huis laat vries het. Sedertdien het Pietie, nou 5 jaar oud, in 'n aangepaste rolstoel geleef, in gevolg van 'n toestand wat, volgens die dokters, hom vir altyd sou bybly. Toe hy die sitkamer binnekom, het Riaan die 5 vroue wat gewag het, dopgehou. Hulle het in verskillende posture gesit wat hul onderskeie grade van angs verklap het. 4 van hulle het gelyk asof hulle uit dieselfde gietvorm gekom het, onberispelike uniforms, hare vasgebind, professionele uitdrukkings. Die 5de het egter uitgestaan weens die kontras. Anja Fourie het 'n eenvoudige rooi rok gedra met 'n klein wit voorskoot wat oor haar skoot gevou was. Haar krulhare was in 'n ongekunstelde bolla vasgemaak, met 'n paar los haartjies wat haar gesig met delikate trekke omraam het. Toe Riaan inkom, was sy die enigste een wat nie dadelik opgestaan het nie, en het gelyk asof sy in verre gedagtes verdiep was. "Goeiemiddag, dames," het hy gesê met die ferm stem wat hy in korporatiewe vergaderings gebruik het. "Ek waardeer u belangstelling in die pos soos u seker weet, soek ek iemand wat met toewyding en bekwaamheid na my seun kan omsien." Die onderhoude het agtereenvolgens plaasgevind. Riaan het aan almal dieselfde vrae gevra: professionele ervaring, verwysings, salarisverwagtinge. Die antwoorde het meganies geklink, ingestudeer, asof daardie vroue aan 'n audisie deelgeneem het vir 'n rol wat hulle nie regtig wou vertolk nie. Toe dit Anja se beurt was, het die dinamika verander. Sy het met 'n ontwapenende spontaniteit geglimlag. "Meneer Mostert, voordat ek die vraag beantwoord, wil ek graag self 'n vraag vra, as meneer my toelaat." Riaan het sy wenkbraue gelig, verras deur die vrypostigheid. "En wat sou dit wees?" "U seun, hou hy van stories? Van musiek? Wat is die dinge wat sy oë laat blink?" Die vraag het Riaan onkant gevang. Anneliese sou dadelik kon antwoord, maar hy. Wat het hy regtig van sy eie seun se voorkeure geweet? "Pietie is teruggetrokke," het hy geantwoord, en die ongemak van sy eie onkunde gevoel. Sedert hy sy ma verloor het, praat hy min, eintlik praat hy byna glad nie. Anja se glimlag het versag en 'n toon van begrip aangeneem wat Riaan geïrriteer het. Hy het nie die deernis van hierdie vreemdeling nodig gehad nie. "Ek verstaan. Om iemand te verloor vir wie ons lief is soos om 'n deel van onsself te verloor," het sy gesê, met 'n skaduwee wat oor haar bruin oë gegaan het. "My broer is 6 maande gelede oorlede in ongeluk. Ons was baie na aan mekaar.
Iets in die manier waarop sy gepraat het, sonder drama of selfbejammering, het Riaan op 'n onverwagte manier geraak. Daar was egtheid in daardie woorde, 'n opregte gevoel wat gekontrasteer het met die berekende professionaliteit van die ander kandidaate. Ek is jammer oor u verlies, het hy gesê en homself verras met die opregtheid van sy woorde. Wat is u ervaring met kinders? Ek het 5 jaar lank as 'n pediatriese verpleegassistent by die Goeie Hoop Hospitaal gewerk. Maar eerlikwaar, ek glo my grootste kwalifikasie is om te verstaan hoe dit voel om 'n leemte te voel en steeds redes te vind om elke dag te glimlag. Riaan het Anja se bestudeer. Haar verwysings was goed, hoewel nie so indrukwekkend soos die van die ander kandidaate nie. Daar was egter iets aan haar, 'n kombinasie van krag en teerheid wat presies gelyk het soos wat Pietie nodig gehad het. Wil u my seun ontmoet, het hy gevra in 'n impuls wat sy berekende aard weerspreek het. Anja se oë het opgehelder. Dit sou 'n eer wees. Terwyl die ander kandidaate met vae beloftes van 'n terugbil weggestuur is, het Riaan Anja na Pietie se kamer geneem. Tydens die staptog deur die gange van die heerhuis, het hy opgemerk hoe sy elke detail aandagtig waarneem, nie met die indringende nuuskierigheid van iemand wat besittings takseer nie, maar met die oplettende blik van iemand wat probeer om die storie te verstaan wat deur daardie omgewing vertel word. Pietie bring die meeste van sy tyd in sy kamer deur, het Riaan verduidelik, terwyl hy voor 'n blou deur stilhou wat met silwersterre versier was, Anneliede se idee, wat geglo het haar seun is gebore om te skitter. Hy het 3 keer per week fisioterapie, maar gaan selde uit vir ander aktiwiteite. Toe hulle die deur oopmaak, het hulle die seun in sy aangepaste rolstoel gevind, voor 'n venster wat 'n uitsig oor die tuin gebied het. Klein vir sy ouderdom, het Pietie bruin hare soos sy ma gehad en die groen, deurdringende oë van sy pa. Sy blik het egter die tipiese intensiteit van Riaan se kort gekom, vervang deur 'n vroeë melancholie wat misplaas gelyk het in so 'n jong kind. Pietie, hierdie is Anja, het Riaan voorgestel, met die formaliteit wat sy verhouding met sy seun gekenmerk het. Sy het gekom om met jou te gesels. Die seun het na die besoeker gekyk sonder om 'n reaksie te toon, en toe weer na die tuin gestaar. Daardie onverskilligheid het Riaan soos altyd gesny, en hom herinner aan sy onvermoë om die versperring wat na Anneliede se heengaan tussen hulle ontstaan het, te oorbrug. Anja het egter nie moedeloos gelyk nie. Sy het nader aan die rolstoel gekom en gekniel, sodat sy op dieselfde hoogte as Pietie was, sonder om sy ruimte binne te dring. "Hallo Pietie," het sy met 'n sagte stem gesê. "Wat 'n pragtige uitsig het jy hier. Weet jy wat die naam is van daardie boom met die blomme daar buite?" Die seun het nie geantwoord nie, maar sy oë het vinnig beweeg in die rigting wat sy aangedui het. "Dis 'n jacaranda-boom," het Anja voortgegaan. "Hulle sê hy blom om ons te herinner dat, selfs na die grysdae, die kleur altyd kom." Vir 'n oomblik, so kort dat Riaan amper getwyfel het wat hy gesien het, het Pietie se lippe effens gekrul. Dit was nie presies 'n glimlag nie, maar dit was nader daaraan as enige uitdrukking wat die pa die afgelope maande by sy seun gesien het. "Ek het iets saamgebring," het Anja gesê en 'n klein kaleidoskoop uit haar sak gehaal. "Dis magies. As jy daardeur kyk, word die wêreld vol verskillende vorms en kleure." Versigtig het sy die voorwerp vir Pietie aangebied. Die seun het gehuiwer, maar dit uiteindelik aanvaar. Toe hy die kaleidoskoop voor sy regteroog plaas en dit draai, het iets buitengewoons gebeur. 'n Klein geluidjie het uit sy lippe ontsnap, iets tussen 'n uitroep van verbasing en 'n ingehoue laggie. Riaan het gevoel hoe sy hart saamtrek. Hoe lank was dit nie sedert hy enige geluid van vreugde van sy seun gehoor het nie. Hy het gefassineerd toegekyk hoe Anja met Pietie gesels oor die vorms en kleure wat in die kaleidoskoop verskyn het, sonder om antwoorde af te dwing, met respek vir sy stiltes, maar met 'n warm teenwoordigheid wat gelyk het of dit die seun in 'n borrel van veiligheid omhul het. Na 15 minute wat gelyk het of dit die swaar atmosfeer van die kamer verander het, het Anja opgestaan en die kaleidoskoop terug in haar sak gesit. "Dit was 'n plesier om jou te ontmoet, Pietie. Ek hoop ons kan mekaar weer sien." Tot Riaan se verbasing het die seun sy handjie in haar rigting uitgesteek, in 'n duidelike gebaar dat hy nie wou hê sy moes gaan nie. Anja het Pietie se hand saggies vasgehou. "Ek beloof ek sal terugkom om nog magiese dinge te wys," het sy gesê met 'n glimlag wat haar gesig verlig het. Toe hulle die kamer verlaat, het Riaan verdeeld gevoel tussen die verligting om te sien hoe sy seun positief op iemand reageer en 'n steek van jaloesie oor die gemak waarmee Anja reggekry het wat hy maande lank probeer het. "Wanneer kan jy begin?" het hy gevra sodra hulle in die gang was. "Môre nog, as meneer so verkies." "Uitstekend.
Sunny sal vir jou die verblyf wys. Ons bied 'n kamer en etes benewens die salaris. Pietie het konstante toesig nodig. Ek verstaan. Dankie vir die geleentheid, meneer Mostert. Terwyl hy toekyk hoe Anja saam met Sunny gaan om die res van die huis te sien, het Riaan 'n groeiende onrustigheid gevoel. Daar was iets aan haar wat hy nie heeltemal kon pyl nie, 'n ontstellende bekendheid, asof hulle mekaar al voorheen ontmoet het. Nog meer ontstellend was die manier waarop Pietie op haar gereageer het, en die patroon van isolasie wat hy so lank gehandhaaf het, verbreek het. Daardie aand, nadat almal gaan slaap het, het Riaan sy studeerkamer binnegegaan en sy skootrekenaar oopgemaak. Met 'n paar kliks het hy toegang tot die koppelvlak van die herehuis se sekuriteitstelsel gekry. Na 'n paar minute se oorweging het hy 'n besluit geneem wat die verloop van hul lewens onherroepelik sou verander. Hy het die installering van bykomende kameras in alle vertrekke van die huis gemagtig, insluitend Pietie se kamer en die gemeenskaplike areas. As Anja Fourie iets weggesteek het, sou hy dit uitvind. As haar bedoelings nie opreg was nie, sou hy haar blootstel. Hy was immers besig om sy kosbaarste besitting te beskerm, die enigste band wat hom nog aan Anneliese en die lewe wat hy eens gedroom het om te hê, verbind het. Anja se aankoms het die atmosfeer van die Mostert-huis verander met die subtiliteit van 'n lentebriesie. Op die eerste dag het sy met 'n klein tas en 'n breë glimlag opgedaag, geklee in dieselfde rooi uniform en wit voorskoot wat sy tydens die onderhoud gedra het. Sunny, aanvanklik agterdogtig oor die nuwe werknemer, het met nuuskierigheid toegekyk hoe Anja blykbaar lig gebring het na die vertrekke waardeur sy beweeg het. Pietie se kamer het meer kleur nodig, het Anja opgemerk, terwyl sy haar paar besittings in die klein suite vir personeel uitgepak het. Kinders het visuele stimule nodig, veral as hulle soveel tyd in dieselfde omgewing deurbring. Sunny het ingestem, beïndruk deur die skerpsinnige waarneming. Meneer Mostert hou nie van veranderinge aan die dekor sedert mevrou Anneliese. Ek verstaan, het Anja sagkens onderbreek. Maar miskien kan ons met klein dingetjies begin wat nie die struktuur van die kamer verander nie. Tekeninge, mobiele voorwerpe wat beweging en kleur bring sonder om te verander wat sy ma beplan het. Daardie selfde middag, terwyl Riaan in 'n vergadering in Johannesburg se middestad was, het Anja haar missie met Pietie begin. Sy het langs die seun se rolstoel gesit en 'n leer vol kleurryke prente oopgemaak, uitknipsels uit tydskrifte wat landskappe, diere en mense van verskillende plekke in die wêreld wys. Ons gaan op 'n reis sonder om hiervandaan te beweeg, het sy voorgestel en die prente oor die tafeltjie versprei wat Pietie vir sy aktiwiteite gebruik het. Waarheen wil jy eers gaan? Die seun het nie verbaal geantwoord nie, maar sy klein vingertjies het aan 'n foto van dolfyne geraak wat oor kristalhelder water spring. Uitstekende keuse, het Anja met opregte entoesiasme uitgeroep. Het jy geweet dolfyne word as die intelligentste diere naas mense beskou? Hulle het baie hegte families wat pele genoem word en hulle sorg vir mekaar soos ons vir diegene sorg vir wie ons lief is. Terwyl sy gepraat het, het Anja Pietie se subtiele reaksies dopgehou, die glinster in sy groen oë, die manier waarop hy effens vorentoe in sy stoel geleun het, wat belangstelling getoon het. Dit was nie konvensionele antwoorde nie, maar vir iemand so oplettend soos sy, het dit 'n heelal van kommunikasie verteenwoordig. Aan die ander kant van die stad, op die 30ste verdieping van die gebou wat die hoofkantoor van sy maatskappye gehuisves het, was Riaan fisies teenwoordig in 'n raadsvergadering, maar sy gedagtes het na die herehuis in Sandhurst gedwaal. Hy het persoonlik die toepassing geïnstalleer wat hom toegang tot die sekuriteitskameras via sy selfoon gegee het. Elke paar minute het hy skelm na die skerm gekyk en die interaksie tussen Anja en sy seun dopgehou. Wat 'n geprojekteerde toename van 15% in die wins vir die volgende kwartaal beteken, het Marius Botha, sy finansiële direkteur, verduidelik en na uitgebreide grafieke in die skyfie vertoning gewys. Riaan het outomaties geknik, terwyl hy toekyk hoe Anja iets vir Pietie wys wat hom laat vooroorleun om beter te kyk. Hy het die beeld met sy vingers vergroot en probeer om die voorwerp te identifiseer. 'n boek. 'n fotoalbum. Riaan. Enige beswaar teen die uitbreidingsplan na die Wes-Kaap. Marius se stem het hom teruggebring na die vergaderkamer. Riaan het sy selfoon weggesit en probeer om sy gedagtes te herorganiseer. Geen beswaar nie. Gaan voort met die voorbereidings, maar ek wil die kontrakte hersien voor die ondertekening. Soos die middag gevorder het, het Anja haar denkbeeldige reis met Pietie voortgesit. Na die dolfyne het hulle Afrika savannas, sneeubedekte berge en kleurvolle markte in Marokko besoek.
Vir elke plek het sy 'n storie of 'n interessante feit gehad, en dit altyd verbind met 'n aspek wat by die seun aanklank kon vind. Hierdie is Tafelberg in Kaapstad, het sy verduidelik en die beroemde berg gewys. Hulle sê dit is soos 'n groot, verwelkomende tafel, wat almal nooi om nader te kom, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. Asof dit sê almal verdien om verwelkom te word. Pietie het met sy klein vingers aan die prent geraak en die kontoer van die plat berg getrek. Anja het die gebaar aandagtig dopgehou. Hou jy van die idee van drukkies, het sy saggies gevra. Die seun het nie geantwoord nie, maar het nie sy hand weggetrek toe sy vingertjies met hare bedek het nie. 'n Oomblik van stille verbintenis wat meer as woorde gesê het. Toe Riaan na die herehuis terugkeer, was dit al aand. Hy het Sunny in die kombuis gekry, besig om aandete voor te berei. Goeienaand, Sunny. Waar is Pietie en die nuwe werknemer? In sy kamer, meneer. Anja is besig om die seun te bad voor aandete. Riaan het geknik en met die gang afgestap en voor sy seun se kamerdeur stilgehou. Hy het 'n oomblik gehuiwer en toe, in plaas van in te gaan, sy selfoon uit sy sak gehaal en die kamera-toepassing oopgemaak. Die beeld het gewys hoe Anja vir Pietie help om 'n blou nagpak met sterre aan te trek, terwyl sy 'n sagte liedjie neerie. En nou, wat daarvan as ons 'n boek kies om te lees voor slaaptyd, het sy gevra, toe sy klaar die nagpak toegeknoop het. Tot Riaan se verbasing het Pietie na die rak gewys en 'n spesifieke boek aangedui. Anja het die boek geneem en geglimlag toe sy die titel lees. Die Klein Prinsie. Uitstekende keuse. Dis ook een van my gunstelinge. Terwyl hy die toneel op sy selfoon dophou, het Riaan 'n teenstrydige emosie gevoel. Aan die een kant was daar verligting om te sien hoe sy seun interaksie het, voorkeure toon, aktief aan 'n aktiwiteit deelneem. Aan die ander kant het hy hom uitgesluit gevoel van daardie verbintenis, 'n vreemdeling wat intieme oomblikke bespied wat hy nooit met sy eie seun kon vestig nie. Hy het die selfoon weggesit en die deur oopgemaak. Die kamer het na seep en kindershampoo geruik. Pietie, gemaklik in die bed met kussings wat hom regop gehou het na sy pa gekyk met 'n uitdrukking wat moeilik was om te pyl. Goeienaand, het Riaan gegroet met die formaliteit wat hul interaksies gekenmerk het. Hoe was die dag? Ons het 'n reis om die wêreld met foto's onderneem, het Anja geantwoord, toe dit duidelik word dat Pietie nie sou antwoord nie. Die seun het 'n uitstekende smaak vir plekke. Hy het van die mooistes op ons planeet gekies. Riaan het nader aan die bed gekom en homself misplaas gevoel in sy eie huis. Hy het 'n klein geïmproviseerde muurkollage langs die kopstuk van die bed opgemerk van die foto's wat hy vroeër gesien het, georganiseer om 'n kleurvolle prent te skep. Ek hoop u gee nie om nie, het Anja vinnig gesê, toe sy vaste blik op die nuwe versiering opmerk. Ek het net klein spykertjies gebruik wat nie die muur beskadig nie. Ons kan dit maklik verwyder as u verkies. Hy het daaraan gedink om beswaar te maak, om duidelike perke te stel oor veranderinge in die huis, maar die uitdrukking op Pietie se gesig, mengsel van verwagting en vrees, het hom laat heroorweeg. Dis interessant, het hy toegegee. Het Pietie gehelp kies? Elkeen van hulle het Anja met 'n glimlag bevestig. Ons was op die punt om met 'n storie voor slaaptyd te begin. Wil u by ons aansluit? Die uitnodiging het Riaan onkant gevang. Sy oë het sy seuns ontmoet, op soek na 'n teken dat hy welkom sou wees. Pietie se uitdrukking het onveranderd gebly, maar hy het effens eenkant toe geskuif en ruimte in die bed gemaak, 'n stille uitnodiging wat Riaan nie die moed gehad het om te weier nie. Net die begin, het hy gesê en versigtig op die rand van die matras gaan sit. Ek het werk om in die studeerkamer af te handel. Anja het geknik en die boek oopgemaak en met 'n melodieuse stem begin lees wat gelyk het of dit die woorde in iets lewendigs, polsends, verander het. Die verhaal van die eensame prinsie op sy klein planeet het nuwe lae van betekenis in daardie kamer gekry, waar 3 mense hul eie eensaamhede navigeer het. Riaan het sy seun uit die hoek van sy oog dopgehou en opgemerk hoe sy oë elke woord aandagtig volg, asof hy nie net die oppervlakkige narratief verstaan nie, maar ook die dieper waarhede wat onder die fabel versteek was. Op 'n stadium het hy, sonder om dit te besef, teen die kussings ontspan en homself toegelaat om deur die storie meegesleer te word, net soos Pietie. Toe Anja by die deel kom waar die klein prinsie die jakkals ontmoet, het Riaan iets aan sy hand gevoel. Hy het afgekyk en Pietie se klein vingertjies gesien wat aan syne raak, 'n kontak so lig soos die klap van 'n skoenlapper se vlerke, maar genoeg om 'n golf van emosie deur sy hele liggaam te stuur.
Hy het nie beweeg nie, bang dat enige reaksie daardie seldsame oomblik van verbintenis sou verdryf. Met 'n kloppende hart het hy toegelaat dat sy seun se vingers daar bly en 'n brose brug tussen hul geskeide wêrelde bou. Jy is vir altyd verantwoordelik vir dit wat jy mak gemaak het Anja gelees, en die woorde het gelyk of dit in die kamer met 'n spesiale resonansie echo, asof spesifiek op Riaan gerig. Toe die voorlesing eindig, het Pietie aan die slaap geraak, sy handjie steeds naby sy pa se. Versigtig het Riaan opgestaan en die kombers om sy seun reggeskuif. Hy lyk of hy baie van jou hou, het hy opgemerk, terwyl hy Anja uit die kamer gevolg het. Kinders reageer op opregtheid, het sy eenvoudig geantwoord. Pietie voel wanneer iemand regtig omgee. Die implikasie tussen die lyne het nie by Riaan verbygegaan nie. Hy het gevoel hoe sy gesig warm word, verdeel tussen die irritasie oor die veronderstelde kritiek en die pynlike erkenning van sy eie tekortkoming. Ek waardeer jou toewyding op die eerste dag, het hy formeel gesê. Maar ek wil graag 'n paar reëls stel. Enige verandering aan Pietie se roetine of omgewing moet vooraf met my bespreek word. Anja uitgeknik sonder om aanstoot te neem. Ek verstaan, meneer Mostert. Ek glo net dat kinders stimulie nodig het om ten volle te ontwikkel. Veral kinders in Pietie se situasie. En wat presies glo jy is sy situasie, het Riaan gevra, sy oë vernou. 'n Kind wat sy ma verloor het en die afwesigheid van sy pa voel, selfs wanneer hy fisies teenwoordig is, het sy geantwoord met 'n ontstellende openhartigheid. 'n Intelligente, sensitiewe kind, vasgevang nie net in 'n rolstoel nie, maar ook in die pyn wat niemand hom toelaat om uit te druk nie. Riaan het gevoel asof hy 'n vuishou gekry het. En net een dag het hierdie vrou vermoed sy ken sy seun beter as hy self. Het jy 'n kwalifikasie in kinderpsigologie wat nie op jou tjie verskyn nie, het hy met ironie gevra. Nee, meneer Mostert. Net oë om te sien en 'n hart om te voel, het Anja geantwoord, en sy blik sonder huiwering gehou. Pietie is nie net sy fisiese toestand nie. Hy is 'n volledige persoon met begeertes, vrese en die potensiaal om te groei, ten spyte van die beperkings. Daardie aand, nadat hy na sy kamer teruggekeer het Riaan ure lank die dag se opnames ontleed en elke interaksie tussen Anja en sy seun dopgehou. Hy het niks eksplisiet verdags gevind nie, inteendeel, haar toewyding het opreg gelyk, haar geduld bewonderenswaardig, haar vaardigheid met Pietie byna wonderbaarlik. Dit was wat hom gepla het. Dit het te goed gelyk om waar te wees. Niemand verbind so vinnig met 'n getraumatiseerde kind nie. Niemand verander 'n omgewing met so 'n gemak nie. Daar moes 'n verskuilde rede wees, 'n bedoeling wat sy persepsie ontwyk het. Riaan het voor die rekenaar aan die slaap geraak met die bevrore beeld van Anja wat Pietie se kombers regskuif, 'n gebaar so vol deernis dat dit pynlik was om te aanskou. In sy onrustige drome het herinneringe aan Anneliese met beelde van Anja vermeng, asof die twee vroue 'n geheim deel waartoe hy nie toegang gehad het nie. Die volgende oggend het hy vasbeslote wakker geword om uit te vind wie Anja Fourie werklik was en wat sy van sy familie wou hê. Die dae het in weke verander en die weke in 'n maand. Oktober het plek gemaak vir November en daarmee saam intense reënbuie wat Johannesburg in 'n doolhof van sambrele en verkeersknope verander het. In die Mosterterreis het daar egter 'n private lente gebloei, gevoed deur Anja se teenwoordigheid. Die transformasie in Pietie was selfs vir die minder oplettende oë duidelik. Die seun het steeds nie veel gepraat nie, maar sy gebare het meer ekspressief geword, sy blik lewendiger. Die fisioterapie sessies, wat voorheen met stille weerstand tegemoet gegaan is, het nou op sy aktiewe deelname staat gemaak, veral wanneer Anja teenwoordig was en elke klein vordering met haar aansteeklike entoesiasme aangemoedig het. Dr. Olivier was beïndruk met die spierontwikkeling in sy bene, het Anja aan Riaan gesê, nadat hulle van 'n mediese konsultasie teruggekeer het. Hy het gesê die daaglikse oefeninge maak 'n verskil. Riaan het alles met 'n mengsel van dankbaarheid en agterdog dopgehou wat hom van binne verteer het. Elke aand, ritueel, het hy die dag se opnames hersien, op soek na enige teken van verdagte gedrag. Maar wat hy gevind het net sy innerlike konflik vererger. Anja wat wiegeliedjies sing as Pietie nagmerries het, Anja wat speletjies skep wat sy motoriese koördinasie stimuleer, Anja wat stories uitdink wat die seun laat glimlag, 'n seldsame en kosbare glimlag wat Riaan skaars herken het. Op daardie donderdagmiddag, terwyl die reën teen die vensters van die herehuis gekletter het Riaan vroeër as gewoonlik van die kantoor teruggekeer, deurdrenk ten spyte van die sambreel. Toe hy by die sitkamer verbyloop,
het hy iets gehoor wat hom skielik laat stilhou het, die geluid van 'n kinderlag, kristalhelder en opreg, 'n geluid wat hy nie gehoor het sedert voor Anneliede se heengaan nie. Hy het die geluid gevolg soos iemand 'n verre melodie volg, en by die speelkamer aangekom, 'n vertrek wat die afgelope jare selde gebruik is. Deur die skriffie van die halfoop deur het hy 'n toneel gesien wat in sy geheue gegraveer sou bly. Pietie, uit sy rolstoel, sit op 'n sagte mat, omring deur kleurvolle blokkies. Anja, knielend langs hom, het die blokkies in 'n onstabiele toring gestapel wat gevaarlik gewankel het. Dit gaan val, het Pietie uitgeroep met 'n duidelike stem wat Riaan byna nie herken het nie. Net as jy soos die groot slegte wolf blaas, het Anja geantwoord, en 'n gesig getrek wat nog meer gelag uitgelok het. Die seun het sy wange met lig gevul en met al sy krag geblaas, wat die toring in 'n kleurvolle stortvloed laat ineenstort het. Sy skaterlag het die vertrek gevul, musiek wat Riaan nooit weer verwag het om te hoor nie. Vir 'n paar oomblikke het hy roerloos gebly, bang dat sy teenwoordigheid die betowering van daardie oomblik sou verbreek. 'n Intense emosie het sy keel toegetrek, nie net oor sy seun se vreugde nie, maar oor die pynlike besef van sy eie afwesigheid in die bou van hierdie geluk. Uiteindelik het hy die deur oopgestoot en ingekom. Pietie se glimlag het onmiddellik verdwyn, vervang deur die bewaakte uitdrukking wat hy vir sy pa gereserveer het. Anja het egter haar entoesiasme behou. "Meneer Mostert, wat 'n aangename verrassing. Ons was besig om motoriese koördinasie te oefen met 'n bouspelletjie." "Ek sien," het Riaan geantwoord en opgemerk hoe sy seun diskreet nader aan Anja skuif, asof hy beskerming soek. Die gebaar, subtiel maar onmiskenbaar, was soos 'n dolksteek. "Ek het nie geweet Pietie kan so lank uit die stoel bly nie." Dr. Olivier het kort periodes van oefening op die vloer aanbeveel, altyd onder toesig, het Anja verduidelik. Dit help om die rugspiere te versterk en laat hom toe om verskillende bewegings te ervaar. Riaan het geknik, versigtig nader gekom en gaan herk om op sy seun se hoogte te wees. "Dit lyk lekker. Kan ek ook speel?" Die blik wat Pietie na Anja gegooi het, om goedkeuring te vra, bevestiging dat dit veilig sou wees om sy pa in sy wêreld in te sluit, was nog 'n wond in Riaan se reeds beseerde hart. Toe sy bemoedigend glimlag, het die seun uiteindelik instemmend geknik. Vir die volgende halfuur het die 3 torings gebou en omgestoot, denkbeeldige kastelle geskep en stories vir hul piepklein inwoners uitgedink. Riaan het verwonderd toegekyk hoe Anja Pietie natuurlik by elke besluit betrek het, sy keuses bekragtig het, sy idees gevier het. Nog meer indrukwekkend was hoe sy seun gereageer het, nie net met gebare nie, maar met volledige woorde, kort sinne wat 'n ratse en verbeeldingryke verstand agter jare se stilte onthul het. Toe Sunny aankondig dat aandete gereed was, het Riaan gehelp om Pietie terug in sy rolstoel te plaas. Tydens die oordrag het sy oë Anja se ontmoet, en hy het iets in hulle gesien wat hy nie heeltemal kon pyl nie. Dit was nie oordeel of jammerte nie, maar 'n soort verwagting, asof sy gewag het op 'n erkenning wat hy nog nie gereed was om te bied nie. Daardie aand het 'n subtiele verandering in die dinamika van die Mostert-familie gemerk. Tydens aandete het Riaan vra direk aan Pietie gevra, geduldig op sy huiwerige antwoorde gewag, en elke woord waardeer soos die skat wat dit was. Daarna het hy Anja vergesel in die ritueel om sy seun vir bed voor te berei, en aktief deelgeneem aan die keuse van die boek vir die aand se voorlesing. Jan en die Boontjierank het Riaan die gekose titel gelees, terwyl hy op die rand van die bed gaan sit het. "Ek was mal oor hierdie storie toe ek 'n kind was. Hoekom vertel u dit nie in u eie woorde nie?" het Anja voorgestel, die boek vir hom gegee en gereed gemaak om te vertrek. "Ek is seker Pietie sal daarvan hou om dit te hoor." Voordat sy die kamer kon verlaat, het Pietie se handjie haar rooi rok vasgehou. "Bly," het hy gevra met daardie klein stemmetjie wat nog steeds vreemd in Riaan se ore geklink het. Die versoek, eenvoudig maar belaaie met betekenis, het 'n golf van teenstrydige emosies in Riaan ontketen. Aan die een kant was hy jaloers op die duidelike band tussen sy seun en Anja, aan die ander kant het hy erken dat hierdie selfde band Pietie toegelaat het om uit sy dop van stilte te kom. "Natuurlik bly ek," het Anja geantwoord, en aan die ander kant van die bed gaan sit. Daardie aand, terwyl hy die avonture van die seun vertel het wat met 'n magiese boontjierank na die hemel geklim het Riaan homself na sy eie kinderjare vervoer gevoel. Hy het sy pa, Abraham Mostert, onthou, 'n streng man wie se goedkeuring hy onverpoos tot die laaste dag van sy lewe gesoek het. 'n Man wat selde geglimlag het, wat die waarde van mense aan materiële sukses gemeet het, wat liefdesblyke as tekens van swakheid beskou het. "Jy vertel dit verkeerd," het Pietie skielik onderbreek,
toe Riaan by die deel kom waar Jan die reus ontmoet het. Die reus sê, "Foefie, fa, foem, ek ruik die bloed van 'n mens." Riaan het geknip, verras nie net deur die korreksie nie, maar deur die besliste stem van sy seun. "Jy is reg," het hy ingestem en geglimlag. "Hoe kon ek so 'n belangrike deel vergeet?" Die blik wat Pietie na sy pa gegooi het, 'n mengsel van trots omdat hy iets geweet het wat hy nie geweet het nie en verligting oor sy positiewe reaksie, het Riaan se hart verwarm. Vir daardie kort oomblik het die versperring tussen hulle minder onoorkomelik gelyk. Toe die storie eindig en Pietie uiteindelik aan die slaap geraak het, het Riaan en Anja die kamer in stilte verlaat. In die gang het hy haar met 'n gebaar gekeer. "Hoe het jy dit gedoen?" het hy gevra, sy stem laag gehou. "In net 'n maand het jy reg gekry wat ek vir 2 jaar probeer het." Anja het hom aangekyk met daardie breinoë wat gelyk het of hulle verby die uiterlike kon sien. "Ek het niks buitengewoons gedoen nie, meneer Mostert. Ek het net vir Pietie gegee wat alle kinders nodig het, tyd, aandag en die versekering dat sy gevoelens geldig is, selfs die moeilik is." "Hy het nog nooit so met my gepraat nie," het Riaan erken, die kwesbaarheid in sy stem wat albei verras het. "Dis asof hy bang is vir my." "Dis nie vrees nie," het Anja saggies reggestel. "Dis onsekerheid. Kinders is spieëls, hulle weerspieël wat hulle sien. As hulle afstand vind, reageer hulle met afstand. As hulle openheid vind, reageer hulle met openheid," het Riaan voltooi en verstaan. Daardie aand, in plaas van om die kamera-opnames te hersien, het Riaan in sy studeerkamer gebly en na 'n ou foto gestaar. Daarin het sy pa, Abraham Mostert, formeel langs sy vrou en 5-jarige seun geposeer, Riaan self met 'n geforseerde glimlag en oë wat om goedkeuring gesmeek het. Hy het met 'n benoudheid in sy bors dieselfde blik in Pietie se oë herken. Hy was besig om die patroon te herhaal, die nalatenskap van emosionele afstand wat hy geërf het, oor te dra. Die besef was te pynlik om te ignoreer. Die volgende oggend, terwyl hy koffie gedrink het voordat hy kantoor toe is, het Riaan deur die kombuisvenster 'n toneel gesien wat hom die koppie halfpad na sy lippe laat stop het, in die tuin, beskerm deur 'n klein, geïmproviseerde tentjie teen die aanhoudende moetreën, het Anja en Pietie die voëls gevoer. Die seun, sittend in sy rolstoel, het broodkrummels gegooi vir die luisters en tiptolle wat versigtig nader gekom het. Wat Riaan se aandag getrek het, was egter iets wat om Anja se nek gehang het, 'n goue medaljon wat geswaai het terwyl sy vooroor gebuk het om Pietie te help. Die juweel het 'n sonstraal wat deur die wolke gebreek het, weerkaats en 'n goue flits gestuur wat hom oombliklik verblind het. Toe sy sig opklaar, het hy 'n onrusbarende gevoel van déjà vu gevoel. Daardie medaljon. Hy was seker hy het dit al voorheen gesien. Vinnig het hy na die solder gegaan, waar hy sy pa se besittings geberg het. Tussen stowwerige bokse het hy gevind waarna hy gesoek het, 'n klein, gekerfde houtkissie met die sakhorlosie wat Abraham Mostert sy hele lewe lank gedra het. Met bewende vingers het Riaan die horlosie oopgemaak en die binnedeksel ondersoek. Daar was dit, dieselfde simbool wat hy op Anja se medaljon gesien het, 'n sirkel met 'n klein, 5-puntige ster in die middel. Riaan se hart het vinniger geklop. Dit kon nie toeval wees nie. Maar wat het dit beteken? Watter verband kon daar wees tussen sy pa, 'n genadeloose sakeman wat 'n ryk uit niks gebou het, en Anja Fourie, 'n eenvoudige vrou wat as 'n versorger gewerk het? Die nuuskierigheid en agterdog, wat die afgelope weke afgeneem het met volle krag teruggekeer. Daardie aand het Riaan sy waaksaamheid deur die kameras met hernieude belangstelling hervat, vasbeslote om uit te vind wat Anja nog meer kon wegsteek. Die deurslaggewende oomblik het 3 dae later gekom, toe Riaan die nagopnames gekyk het. Dit was laat, almal het reeds gaan slaap, en hy het dopgehou hoe Anja Pietie 'n laaste keer nagaan voordat sy na haar eie kamer gaan. Die kamera het die oomblik vasgevang toe sy die komberse om die slapende seun reggeskuif, vooroor gebuk het om sy voorkop te soen en iets gefluister het wat Riaan se bloed laat stol het. "Jy moes nie in hierdie stoel gewees het nie, my kleintjie." As hy net die waarheid oor daardie aand geweet het. Riaan het die opname gestop, 'n paar sekondes teruggespoel en die volume harder gedraai. Daar was geen fout nie, die woorde was presies dit. Watter waarheid? Watter aand? Die vertroue wat hy in Anja begin ontwikkel het soos 'n kaarthuis in mekaar gestort. Sy gedagtes het gewemel van teorieë, elkeen meer ontstellend as die vorige. Wat het sy van Pietie se toestand geweet wat hy nie geweet het nie? Die dokters was duidelik, die seun is gebore met 'n aangebore misvorming in sy ruggraat wat sy bewegings beïnvloed het.
Daar was geen daardie aand of waarheid om te ontdek nie. Of was daar? 'n verskriklike twyfel het in hom begin groei, gevoed deur herinnering wat hy probeer onderdruk het. Die aand toe Anneliese voortydig in kraam gegaan het, was hy op 'n sakereis. Toe hy ure later by die hospitaal aankom, het hy sy pa in die gang gekry, met 'n somber uitdrukking wat hy aan die stres van die oomblik toegeskryf het. Hy het nooit die besonderhede van daardie aand bevraagteken nie, en die vereenvoudigde weergawe aanvaar wat aan hom voorgehou is, komplikasies, noodbevalling, onvermydelike neurologiese skade. Riaan het die res van die nag elke beskikbare opname herkyk en obsessief elke interaksie tussen Anja en Pietie dopgehou. Hy het toe besonderhede opgemerk wat sy aandag voorheen ontwyk het, hoe sy klein oefeninge met die seun se bene gedoen het, nie net speletjies nie, maar presiese, byna terapeutiese bewegings. Hoe sy spesifieke liedjies geneer het terwyl sy spiere gemasseer het, hoe sy reaksies aandagtig dopgehou het, asof sy vordering evalueer wat vir onopgeleide oë onsigbaar was. Dit was nie die gebare van 'n eenvoudige versorger nie, dit was tegnieke wat gespesialiseerde, byna mediese kennis voorgestel het. Toe die son opkom, het Riaan 'n besluit geneem. Hy moes Anja konfronteer, uitvind wat sy weet en hoekom sy in sy huis was. Maar hy sou dit strategies doen, sonder om haar van sy vermoedens te waarsku. Eers sou hy daardie medaljon en die verband met sy pa beter ondersoek. Tydens ontbyt het hy Anja met nuwe oë dopgehou, en die goue medaljon opgemerk wat gedeeltelik onder die kraag van haar rooi uniform versteek was. Mooi medaljon, het hy terloops opgemerk, terwyl Sunny koffie geskink het. Dit lyk oud. Anja het instinktief aan die juweel geraak, 'n gebaar wat aan Riaan bevestig het dat die voorwerp 'n spesiale betekenis vir haar gehad het. Dit was 'n geskenk van my ma, het sy met 'n sagte glimlag geantwoord. Sy het gesê dit het aan 'n goeie man behoort wat ons gehelp het toe ek klein was. Kan ek van naderby kyk, het Riaan gevra, sy toon terloops gehou, ten spyte van die spanning wat hy gevoel het. Met byna onmerkbare huiwering het Anja die ketting afgehaal en die medaljon aan Riaan gegee. Hy het dit noukeurig ondersoek en sy vermoede bevestig, dit was identies aan die simbool op sy pa se horlosie. Interessant, het hy gemompel en die juweel teruggegee. Dit herinner my aan iets wat ek al voorheen gesien het. My ma het vertel dit was 'n simbool van beskerming, het Anja verduidelik, en die ketting teruggesit. Die man wat vir ons skuiling gegee het tydens 'n vloed het gesê solank ons dit dra, sou ons veilig wees. Die vermelding van die vloed het Riaan soos 'n weerligstraal getref. Sy pa het selde oor goeie dade gepraat, maar daar was een storie wat hy verskeie kere in die laaste jare van sy lewe herhaal het, oor hoe hy 'n vrou en 'n kind tydens die groot vloed in Johannesburg, dekades gelede, gered het. Sou dit moontlik wees dat daardie vloed, het hy gevra en probeer om sy stem te beheer. Wanneer het dit gebeur? Byna 30 jaar gelede, het Anja geantwoord. Ek was baie klein, ek onthou net water oral en my ma se vrees. Daarna, die veiligheid van 'n droë plek, en 'n man met 'n diep stem wat vir my warm sjokolade gegee het. 30 jaar. Anja se benaderde ouderdom. Die tydperk het ooreengestem met die storie wat sy pa vertel het, die enigste daad van goedhartigheid wat Abraham Mostert ooit met trots genoem het. Die toeval was te groot om te ignoreer, maar dit het nie die onrusbarende opmerking oor Pietie en daardie aand te verduidelik nie. Dit het ook nie Anja se vertroudheid met fisioterapie tegnieke of haar besondere belangstelling in sy seun geregverdig nie. Op daardie oomblik, terwyl hy toekyk hoe sy natuurlik met Pietie omgaan, om help om 'n vrug te sny terwyl hulle gesels oor die voels wat hulle die vorige dag gevoer het Riaan homself verdeeld gevoel tussen die dankbaarheid vir die goeie wat sy aan die seun gedoen het en die vrees dat hierdie goed 'n potensieel verwoestende waarheid verberg het. Die stukke van die legkaart was daar voor hom, maar hy kon nog nie die volledige prentjie sien nie. Iets deurslaggewend het ontbreek, 'n verband wat alles sou verduidelik. En toe, soos 'n fluistering van die noodlot, het Pietie sy glassap omgestamp en Anja se rooi uniform gevlek. Terwyl sy opgestaan het om haarself skoon te maak, het Riaan die klein naamplaatjie gesien wat aan die sak van haar voorskoot vasgespeld was, 'n ou, gedeeltelik verbleikte plaatjie, maar steeds leesbaar, die Goeie Hoop Hospitaal kraamafdeling. Die Goeie Hoop Hospitaal. Die naam het Riaan se gedagtes soos 'n skerp naald deurboor. Dit was dieselfde hospitaal waar Pietie gebore is, waar Anneliede voortydige geboorte geskenk het na daardie noodlottige aand. Die toeval het in sekerheid verander, Anja was nie per toeval in sy huis nie.
Gedurende die res van die ontbyt het hy 'n geforseerde terloopse gesprek gevoer, terwyl sy gedagtes verwoed gewerk het en punte verbind het wat voorheen losstaande gelyk het. Die medaljon, die vloed, die hospitaal en daardie ontstellende fluistering oor die rolstoel en die waarheid oor daardie aand. Ek gaan vandag met Pietie park toe, het Anja aangekondig en die sapvlek van haar uniform afgevee. Dr. Olivier het gesê vars lig en kontak met die natuur is belangrike stimule. Ek gaan saam, het Riaan impulsief besluit. Ek sal my oggendafsprake kanselleer. Die verraste uitdrukking op Pietie se gesig was soos 'n stille beskuldiging, 'n herinnering aan hoe selde sy pa aan sy daaglikse aktiwiteite deelgeneem het. Anja het egter met goedkeuring geglimlag. Dit sal wonderlik wees, Pietie. Ons kan daardie nuwe vliegtuigie saamneem om te toets. Die seun het skugter geknik en afwisselende blikke na Anja en sy pa gegooi, asof hy hierdie nuwe dinamika probeer verstaan. Terwyl Anja Pietie gaan regkry het, het Riaan homself in die studeerkamer teruggetrek en 'n vinnige oproep na sy assistent gemaak en die vergadering vir daardie oggend gekanselleer. Daarna het hy sy skootrekenaar oopgemaak en vinnig getik, die Goeie Hoop Hospitaal kraamafdeling rekords. Hy het nie verwag om so maklik iets te vind nie, maar hy moes iewers begin. Tot sy verbasing het 'n ou nuusberig oor 'n ondersoek na onreëlmatighede by die hospitaal gedateer 5 jaar gelede onder die soekresultate verskyn. Die artikel het kortliks vermoedens van rekordvervalsing in die kraamafdeling genoem, maar die saak is weens 'n gebrek aan konkrete bewyse gesluit. Riaan het 'n koue rilling langs sy ruggraat gevoel. Hy het meer inligting nodig gehad, maar die tyd was teen hom. Hy het die skootrekenaar toegemaak en ondertoe gegaan om Anja en Pietie te vind, reeds gereed in die voorportaal. Die Emerentia-dam was relatief leeg op daardie donderdagoggend, met net 'n paar maas wat stootwaandjies stoot en bejaardes wat rustig onder die blaarryke bome stap. Anja het 'n perfekte plek naby die water gekry, waar sy 'n klein, gemaklike area vir Pietie ingerig het, met 'n kleurvolle kombers op die gras en kussings om sy rug te ondersteun. Riaan het gefassineerd toegekyk hoe sy die seun vaardig van die rolstoel na die kombers oorgeplaas het, met bewegings wat ingestudeer gelyk het, doeltreffend sonder om meganies te wees. Het jy al met baie kinders met spesiale behoeftes gewerk, het hy gevra en probeer om 'n ongeïnteresseerde toon te behou terwyl hy langs sy seun gaan sit het. Enkelis het Anja vaag weggeantwoord en Pietie se pet reggeskuif om hom teen die son te beskerm. Elke kind is uniek met sy eie uitdagings en moontlikhede. By die Goeie Hoop Hospitaal het hy aangedring en opgemerk hoe sy oombliklik verstaar het voordat sy voortgegaan het met wat sy besig was om te doen. Onder andere het sy geantwoord en sy blik vir my. Meneer het my ou naamplaatjie opgemerk. Dit was nie 'n vraag nie, maar 'n konstantering. Riaan het geknik en haar reaksies bestudeer. Interessante toeval. Pietie is daar gebore. Anja het uiteindelik na hom gekyk, haar breinoë onpylbaar. Ek weet. Dit staan in sy mediese leer wat meneer vir my gegee het toe ek hier begin werk het. Voordat Riaan sy subtiele ondervraging kon voortsit, het Pietie aan sy hemdsmou getrek en na die vliegtuigie gewys wat Anja pas uit haar sak gehaal het. Vlieg dit ver, het die seun gevra met 'n uitdrukking van opregte nuuskierigheid wat Riaan se agterdog oombliklik laat smelt het. Kom ons vind uit, het hy geantwoord en die speelding geneem. Vir 'n paar minute het pa en seun gefokus op die aanpassing van die vlerke van die kleurvolle plastiekvliegtuig en verskillende hoeke getoets om die vlugafstand te maksimeer. Anja het die interaksie met 'n enigmatiese glimlag dopgehou en af en toe voorstelle gegee wat verrassende kennis van basiese aerodinamika getoon het. Toe hulle die vliegtuig uiteindelik lanseer, het dit grasieus vir etlike meters gesweef voordat dit saggies op die gras naby die dam geland het. Die uitdrukking van pure vreugde op Pietie se gesig toe die vliegtuig gevlieg het, oë wyd oop, mond oop in 'n perfekte IOI van bewondering, handjies wat entoesiasties klap, het Riaan met 'n onverwagte krag getref. Hoeveel oomblikke soos hierdie het hy gemis, begrawe in sy studeerkamer, wegkruip agter werk om nie die pyn te trotseer om sy seun in daardie stoel te sien nie, wat hom daagliks herinner het aan wat hy verloor het. Weer het Pietie gevra en Riaan het gehardloop om die vliegtuig te gaan haal en vreemd lig gevoel, amper soos die kind wat hy eens was, voor die verwagtinge en teleurstellings wat sy hart verhard het. Gedurende die volgende 2 uur is die vermoedens oor Anja tydelik oorskadu deur die eenvoudige vreugde om saam met sy seun te wees. Hulle het vliegtuigie gespeel, die eende in die dam gevoer, stories uitgedink oor die wolke wat in die blou lug verbygedryf het.
Op sommige oomblikke het Riaan selfs daarin geslaag om die rolstoel te vergeet en net die briljante en sensitiewe seun gesien wat Pietie was. Toe hulle uiteindelik na die herehuis terugkeer, uitgeput maar tevrede, het Riaan teenstrydige gevoelens ervaar. Aan die een kant was die oggend een van die gelukkigste oomblikke wat hy in jare met sy seun gedeel het, aan die ander kant het die vermoedens oor Anja gebly, nou vererger deur die onwykendheid van haar antwoorde oor die Goeie Hoop Hospitaal. Na middagete, terwyl Anja toesig gehou het oor Pietie se middagslaapie, het Riaan homself in die studeerkamer toegesluit en besluit om sy ondersoek voort te sit. Hy het 'n ou vriend gebel wat in die regsafdeling van die Goeie Hoop Hospitaal gewerk het. Rikus. Riaan mosterd. Ek het 'n diskrete guns nodig. Hy het verduidelik dat hy inligting soek oor 'n voormalige werknemer van die kraamafdeling, moontlik van ongeveer 5 jaar gelede. Hy het die naam Anja Fourie genoem en gewag, terwyl hy die geluid van sleutels wat aan die ander kant van die lyn gedruk word, gehoor het. Ons het wel 'n Anja Fourie geregistreer, het Rikus na 'n paar minute bevestig. Sy het 5 jaar lank as 'n verpleegassistent in die kraamafdeling gewerk en kom ons kyk sowat 4 en 'n half jaar gelede vertrek. Riaan se hart het vinniger geklop. Enige inligting oor die rede vir haar vertrek? Laat my kyk. Blykbaar het sy vrywillig bedank. Daar is geen rekords van dissiplinêre probleme of klagtes nie. Is daar enige manier om te weet of sy op 'n spesifieke datum aan diens was in die kraamafdeling? Sê nou maar. 15 Junie, 5 jaar gelede. Die datum van Pietie se geboorte. Riaan kon amper voel hoe die stukke van die legkaart beweeg, op soek na 'n passing. Ek kan die ou roosters nagaan, maar dit sal tyd neem, het Rikus geantwoord. Is daar iets spesifiek waarna jy soek, Riaan? Enige probleem met jou seun? Die vraag het hom onkant gevang. Nee, net besig om inligting te verifieer om sy mediese geskiedenis te voltooi. Jy weet hoe hierdie dinge is. Die verduideliking het selfs vir sy eie ore flou geklink, maar Rikus het nie aangedring nie. Ek sal sien wat ek kan kry en jou terugbel. Nadat hy afgelei het, het Riaan vir lang minute roerloos gebly en die implikasies van wat hy ontdek het, oordink. Anja het in die hospitaal gewerk waar Pietie gebore is, presies in die relevante tydperk. Dit kon nie toeval wees nie, veral met die gefluisterde opmerking oor die rolstoel in ag genome. Hy het besluit dat hy dieper moes ondersoek, maar met omsigtigheid. As Anja sy vermoedens sou agterkom, kon sy verdwyn voordat hy die volle waarheid ontdek het. En ten spyte van alles, kon hy nie die goeie wat sy vir Pietie gedoen het, ignoreer nie. Sy seun was nog nooit so gelukkig en aktief soos die afgelope weke nie. In die dae wat gevolg het, het Riaan 'n dubbele strategie aangeneem. Aan die een kant het hy homself meer deelnemend in die gesinsroetine getoon, en saam met Anja en Pietie aan uitstappies en aktiwiteite deelgeneem, en hul interaksie met meer oplettende oë dopgehou. Aan die ander kant het hy sy ondersoek agter die skerms verskerp, op soek na enige inligting oor Anja se verlede en haar moontlike verband met sy familie. 'N week na die besoek aan die park het Rikus uiteindelik sy oproep beantwoord. Riaan, ek het iets gekry wat jou dalk sal interesseer, het hy gesê met 'n sweem van huiwering in sy stem. Anja Fourie was inderdaad aan diens die aand toe jou seun gebore is. Trouwens, volgens die rekords, was sy een van die assistente wat tydens die bevalling bygestaan het. Die onthulling het Riaan soos 'n vuishou in die maag getref. Anja het nie net in die hospitaal gewerk nie, sy was teenwoordig by Pietie se geboorte. Dit het haar kennis van die seun se toestand verduidelik, maar nog meer ontstellende vrae laat ontstaan. Nog iets, het Rikus voortgegaan. Onthou jy daardie ondersoek na onreëlmatighede wat gesluit is? Anja Fourie was een van die werknemers wat vermoedens van vervalsing in geboorteregisters aangemeld het. Die klag het nie geslaag weens 'n gebrek aan konkrete bewyse nie, maar sy het kort daarna bedank. Riaan se wêreld het gelyk of dit om hom draai. Vervalsing in geboorteregisters. Die frase het in sy gedagtes weerklink soos 'n oorverdowende alarm. Hy het Rikus meganies bedank en afgelei en probeer asemhaal deur die angs wat sy bors toetrek. Hy het meer inligting, meer sekerhede nodig gehad voordat hy Anja direk konfronteer. Hy het besluit om die oorspronklike dokumente van Pietie se geboorte, wat in die ingeboude kluis in sy studeerkamer se muur geberre is, na te gaan. Nadat hy die kombinasie ingetik het, het hy die breinleerleer met sertifikate, toetse en mediese verslae uitgehaal. Die geboortesertifikaat het met die eerste oogopslag normaal gelyk, datum, tyd, gewig, lengte.
Pietie se toestand is in presiese mediese terme gedokumenteer. Aangebore misvorming van die wervelkolom wat lei tot motoriese inkorting van die onderste ledemate. Die diagnose is onderteken deur Robert Marais, hoof van die mediese span wat vir die bevalling verantwoordelik was. Riaan het ure lank elke dokument nagegaan, op soek na teenstrydighede of tekens van vervalsing. Hy het niks ooglopend verdags gevind nie, maar 'n aanhoudende onrustigheid het hom bygebly toe hy uiteindelik besluit het om die aand af te sluit. Terwyl hy die dokumente weggepak het, het hy 'n koevert opgemerk wat hy nie onthou het om voorheen te sien nie, gedeeltelik weggesteek onder ander leers in die kluis. Dit het die stempel van die Goeie Hoop Hospitaal gehad en was aan sy pa, Abraham Mostert, geadresseer. Nuuskierig het hy dit oopgemaak en 'n kort brief van de Marais gevind, gedateer 'n week na Pietie se geboorte. Geagte meneer Mostert, soos versoek stuur ek hiermee die finale dokumente met betrekking tot die bespreekte prosedure. Alle reëlings is getref volgens u instruksies en die amptelike rekords weerspieël die ooreengekome situasie. Die betaling is ten volle ontvang. Ek herhaal dat hierdie saak streng tussen ons moet bly om die redes wat ons persoonlik bespreek het. Die Iwe. De Robert Marais. Riaan het die brief 3 keer gelees. Sy gedagtes het aanvanklik geweier om die implikasies van daardie sorgvuldig gekose woorde te verwerk. Watter prosedure het sy pa met die dokter bespreek? Watter ooreengekome situasie het die amptelike rekords weerspieël? En nog meer ontstellend, watter betaling is ontvang? Die verskriklike twyfel wat daar gelede begin vorm het nou duideliker, meer dreigende kontoure aangeneem. Sou sy pa, 'n man bekend daarvoor dat hy situasies en mense manipuleer om sy doelwitte te bereik, op een of ander manier by Pietie se geboorte ingemeng het? Riaan het die brief met bewende hande weggebêre en die studeerkamer verlaat met die behoefte om sy seun te sien. Hy het stil na Pietie se kamer gestap en die deur op 'n skriffie oopgemaak. Die lig van die bedlampie het sagte skaduwees op die mure geprojekteer wat versier was met die kleurvolle tekeninge wat Anja en die seun die afgelope weke saam geskep het. Pietie het rustig geslaap, een van sy arms uitgestrek oor die kombers, die ander hand het die vliegtuigie wat hulle in die park gelanseer het, stewig vasgehou. Sy ontspanne gesig in sy slaap het trekke gehad wat aan Anneliese herinner het, die sagte kurwe van die wenkbroue, die delikate vorm van die ken. Terwyl hy na sy slapende seun gekyk het, is Riaan oorval deur 'n golf van liefde so intens dat dit hom amper omgestamp het. Dit het nie saak gemaak watter misterie agter sy geboorte was nie, watter geheime Anja dalk wegsteek, of watter manipulasie sy pa dalk georkestreer het nie. Pietie was sy seun, die lig van sy lewe, al het hy self so lank geneem om hierdie waarheid te erken. Hy het die deur stil toegemaak en omgedraai om na sy kamer terug te keer, net om Anja in die gang te vind, wat hom met 'n onpylbare uitdrukking dophou. Hy slaap nou rustig, het sy saggies opgemerk. Die nagmerries het afgeneem. Danksy jou, het Riaan erken en haar gesig in die skemer van die gang bestudeer. Nie net danksy my nie. Jou meer konstante teenwoordigheid het 'n enorme verskil gemaak. Vir 'n oomblik het hulle in stilte gestaan, soos teenstanders wat mekaar opweeg voor 'n onvermydelike konfrontasie. Hoekom is jy regtig hier, Anja, het Riaan uiteindelik gevra en besluit dat hy daardie gesprek nie langer kon uitstel nie. En moenie vir my sê dis net vir die werk nie. Sy het geen verbasing oor die direkte vraag getoon nie, asof sy weke lank vir hierdie oomblik gewag het. Ek is hier omdat Pietie verdien om die waarheid te weet, het sy eenvoudig geantwoord. En omdat ek hierdie kennis te lank alleen gedra het. Watter waarheid? Oor hoe hy regtig in daardie stoel beland het. Oor die aand toe hy gebore is. Riaan se hart het vinniger geklop. Wat weet jy? Anja het gehuiwer, asof sy haar volgende woorde versigtig afweeg. Ek weet jou seun is nie met daardie toestand gebore nie. Ek weet die mediese rekords is verander. En ek weet jou pa was daar agter. Die bewering, hoewel verwag na die onlangse ontdekkings, het hom steeds met verwoestende krag getref. Riaan het 'n tree teruggegee en teen die gangmuur geleun. Hoe kan jy dit bewys, het hy gevra, sy stem byna 'n fluistering. Ek was daar, het Anja geantwoord. Ek het die 2 babas gesien. 2 babas, het Riaan herhaal, en gevoel hoe die wêreld om hom ineenstort. Anja se blik het versag en vasberadenheid met deernis gemeng. Hierdie gesprek is te lank vir 'n donker gang, meneer Mostert. En ek moet vir u iets wys wat ek jare lank saam met my dra en wag vir die regte oomblik.
Sonder om op 'n antwoord te wag, het sy omgedraai en in die rigting van haar eie kamer gestap, en Riaan met die verskriklike gevoel gelaat dat, wat ook al die waarheid was wat hy op die punt was om te ontdek, niks in sy lewe daarna dieselfde sou wees nie. Anja se kamer was eenvoudig, maar knus. Anders as die streng formaliteit wat die res van die herehuis gekenmerk het, het daardie klein ruimte die persoonlikheid van sy bewoner weerspieël, warm klere in die handgemaakte kussings, foto's van landskappe teen die mure, boeke netjies gerangskik op 'n klein geïmproviseerde rak. In 'n hoek op die laaikas het Riaan 'n fotoraam opgemerk met die beeld van 'n glimlaggende jong man wat hy aangeneem het die broer was wat sy genoem het sy verloor het. "Sit asseblief," het Anja gesê, en na die enigste leunstoel in die kamer gewys terwyl sy self op die rand van die bed gaan sit het. Riaan het meganies gehoorsaam, sy gedagtes steeds besig om die bewering oor 2 babas te verwerk. Hy het in stilte toegekyk terwyl Anja die laai van die bidkassie oopgemaak en 'n koevert uitgehaal het wat deur die tyd vergeel was. "Voordat ek dit wys, moet u 'n paar dinge verstaan," het sy begin en die koevert met albei hande vasgehou, asof dit baie meer weeg as wat dit gelyk het. "Ek het nie na u huis gekom met die bedoeling om skade te berokken of wraak te soek nie. Ek het gekom omdat ek hierdie geheim te lank gedra het, en omdat Pietie 'n kans verdien wat net u hom kan gee." "Watter kans?" het Riaan gevra, sy stem harder as wat hy bedoel het. "Die kans om weer te loop." Die woorde het in die lug tussen hulle gehang, belaai met implikasies wat Riaan skaars kon verwerk. Hy het gevoel hoe sy keel toetrek. "Verduidelik," het hy geëis. Anja het diep asem gehaal, soos iemand wat voorberei om in diep en onstuimige waters te duik. 5 jaar gelede het ek as 'n verpleegassistent in die kraamafdeling van die Goeie Hoop Hospitaal gewerk. Ek was aan diens die aand toe u vrou opgeneem is na 'n val. Anneliese het van die trap by die huis afgeval, het Riaan bevestig, en die verduideliking onthou wat hy ontvang het toe hy uiteindelik by die hospitaal aangekom het, ure na sy seun se geboorte. "Dit was 'n ongeluk." 'n Skaduwee het oor Anja se gesig gegaan. "Dit was nie heeltemal so nie," het sy gemompel. "Maar ons sal later daarby uitkom. Die belangrikste is dat sy voortydig in kraam gegaan het, en die noodspan het vinnig opgetree." "Ek was in Pretoria," het Riaan gesê, die ou skuldgevoel wat weer opkom. "'n Belangrike vergadering met beleggers, ek het te laat aangekom." "U pa was van die begin af by die hospitaal," het Anja voortgegaan. "Hy het al die besluite in die afwesigheid geneem. Dit was hy wat prosedures goedgekeur het, dokumente onderteken het, met die dokters gepraat het." Dit het Riaan reeds geweet. Abraham Mostert, altyd beheersend, het natuurlik die leiding geneem terwyl sy seun afwesig was. Destyds het Riaan selfs dankbaarheid gevoel vir sy pa se kalmte in so 'n kritieke oomblik. "Die bevalling was gekompliseerd," het Anja voortgegaan. "Maar anders as wat hulle u later vertel het, is die seun heeltemal gesond gebore. Sonder enige fisiese toestand, geen probleem met sy ruggraat nie, niks." Riaan het gevoel asof die lig uit die kamer gesuig is. "Dis onmoontlik. Al die mediese verslae is vervals," het Anja ferm onderbreek. "Op versoek van u pa met die aandadigheid van de Marais." "Hoekom sou my pa so iets doen?" het Riaan gevra, alhoewel 'n deel van hom reeds die antwoord vermoed het, die brief in die kluis, die bespreekte prosedure, die ontvange betaling. "Vir wraak," het Anja eenvoudig geantwoord. "Wraak teen die vrou." Die woorde het Riaan se hart soos glasskerwe deurboor. Sy pa het nooit sy misnoë met sy seun se huweliksmaat weggesteek nie. Anneliese, die dogter van onderwysers sonder rykdom of belangrike sosiale konneksies, het vir Abraham Mostert 'n bedreiging verteenwoordig vir die sakeryk wat hy met soveel moeite gebou het. Jare lank het hy probeer om hulle met bedekte dreigemente en manipulasies te skei, en jammerlik misluk voor die opregte liefde wat die paartjie verenig het. Op daardie selfde aand het Anja voortgegaan, haar stem nou byna 'n fluistering, het 'n ander vrou in die Goeie Hoop Hospitaal geboorte geskenk, 'n jong, ongetroude vrou, sonder hulpbronne, wat komplikasies tydens haar swangerskap gehad het. Haar baba is gebore met 'n aangebore misvorming in die ruggraat, dieselfde toestand wat Pietie Kwansies het. Riaan het sy oë toegemaak in groeiende naarheid wat hom oorval het, terwyl hy begin verstaan het wat Anja suggereer. "U pa het der Marais omgekoop om die babas om te ruil," het sy uiteindelik gesê, die woorde wat soos klippe in 'n bodemlose put val. "Anneliese se gesonde seun is vir aanneming gestuur, terwyl u die ander baba, die een met die gestremdheid, as u biologiese seun ontvang het." "Nee," het Riaan geprotesteer en skielik opgestaan. "Dis absurd.
Monstreus? My pa was 'n harde, berekende man, maar hy sou nie in staat wees tot. Hy was in staat, het Anja met 'n sekerheid beweer wat die proteswoorde in Riaan se keel laat vassit het. En hy het dit gedoen om die vrou te straf, omdat sy sy gesag uitgedaag het, omdat sy die mosterdbloed met haar nederige herkoms besmet het. Om te verseker dat sy elke dag die prys van haar ongehoorsaamheid sou sien, in die vorm van 'n seun wat nooit sou loop nie. Riaan het gevoel hoe sy bene swak word en het swaar terug in die leunstoel gaan sit. Herinneringe wat hy onderdruk het begin opduik, sy pa se vreemde gedrag na Pietie se geboorte, die aandrang om spesifieke spesialiste aan te stel, die manier waarop hy gelyk het of hy die ontwikkeling van sy kleinseun met 'n byna wetenskaplike belangstelling dophou, asof hy die resultate van 'n eksperiment bestudeer. Hoe het jy dit uitgevind, het hy uiteindelik gevra, sy stem onherkenbaar selfs vir homself. Anja het die koevert wat sy vasgehou het, oopgemaak en die inhoud daarvan na Riaan uitgesteek, 'n paar ou foto's en 'n gevoude dokument. Ek was daardie aand aan diens, het sy verduidelik. Ek is aangewys om in die babakamer te help. Ek het die oorspronklike rekords gesien voordat hulle verander is. Ek het die 2 babas gesien. En 'n paar weke later, toe ek teenstrydighede in die leers begin opmerk het ek een van die ouer verpleegsters gekonfronteer, wat haar vermoedens aan my toevertrou het. Riaan het die foto's met bewende hande ondersoek. Die eerste een het 2 pasgeborenes langs mekaar in die babakamer gewys met identifikasie-etikette aan hul polse. Die tweede was 'n voorbeeld van sy pa wat met Marais in 'n gang gesels en wat gelyk het na 'n koevert uitruil. Die derde, meer verwoestend, het 'n bladsy van 'n register gewys met inligting wat deurgehaal en met die hand oorgeskryf is. Dit bewys niks nie, het hy gesê, alhoewel hy gevoel het hy klou aan 'n gemaklike leuen wat vinnig besig was om te verkrummel. Die dokument is meer afdoende, het Anja saggies geantwoord. Dit is 'n afskrif van die oorspronklike verslag van Anneliede se bevalling voor die veranderinge. As jy dit vergelyk met wat in die amptelike rekord staan, is die verskille duidelik. Riaan het die papier oopgevou met vingers wat skaars gehoorsaam het. Dit was 'n standaard mediese verslag, maar wat sy aandag getrek het, was die duidelike aantekening aan die einde, pasgebore seun, gewig 2,850 kg, lengte 48 m, alle gesondheidsparameters binne die normale perke. Geen aangebore misvormings waargeneem nie. Geen aangebore misvormings waargeneem nie. Die woorde het gelyk of dit van die bladsy afskree en die ondenkbare bevestig. Hoekom het jy dit nie destyds aangemeld nie, het hy gevra, sy stem bewend van ingehoue emosie. Ek het probeer, het Anja geantwoord, die ou seer duidelik in haar stem. Ek het na die hospitaaladministrasie gegaan, my vermoedens geneem. Maar wie sou luister na 'n nuwe verpleegassistent teen die magtige Abraham Mostert en 'n gerespekteerde dokter soos Marais? Hulle het voorgestel dat ek dinge verbeel, dat ek die gevalle verwar. Toe ek aandring, is ek na 'n ander afdeling oorgeplaas. En toe ek op my eie aanhou ondersoek instel het ek bedekte dreigemente ontvang. Riaan het die omvang van sy pa se invloed goed geken. Hy het geweet waartoe hy in staat sou wees om beskuldigings stil te maak. En die ander vrou, het hy gevra? Die ma van die baba met die misvorming. Het sy nooit iets vermoed nie? 'n uitdrukking van diepe hartseer het oor Anja se gesig gegaan. Marina Delport. Ongetrouwd, 22 jaar oud, eerste swangerskap. Sy het komplikasies tydens die swangerskap gehad en is ingelig oor die moontlikheid van ontwikkelingsprobleme by die baba. Toe hulle haar vertel dat haar seun heeltemal gesond gebore is, was dit soos 'n wonderwerk vir haar. Hoekom sou sy dit bevraagteken? En wat het van haar geword? Met my regte seun, die vraag het soos 'n pynlike fluistering uitgekom. Marina het ruim finansiële bystand van 'n liefdadigheidsstigting ontvang om die baba groot te maak, eintlik nog 'n reëling van die pa om haar onwillekeurige stilte te verseker. Sy het na die binneland verhuis, sover ek kon uitvind. Wat die baba betref, u regte biologiese seun. Anja het gehuiwer en Riaan het besef sy veg teen trane. Ek het jare lank probeer om hulle te vind, het sy uiteindelik voortgegaan. Nadat u pa oorlede is, het ek gedink dit sou veiliger wees. Ek het rekords nagespoor, private speurders gehuur met die bietjie wat ek kon spaar. Ek het uitgevind dat Marina en die seun 'n paar jaar lank in Bloemfontein gewoon het, daarna in Gebera. Die laaste rekord wat ek gevind het, was van 4 jaar gelede, toe sy as 'n sekretarisse by 'n mediese kliniek gewerk het.
En die seun het Riaan aangedring, nie in staat om die drang te bedwing om te weet van die seun wat hy nooit geken het nie. Gideon. Sy het hom Gideon genoem. Volgens die skoolrekords wat ek kon bekom, was hy 'n voorbeeldige student, veral talentvol in wiskunde. Gideon. Naam waarvan Anneliese gehou het, wat hulle tydens die swangerskap bespreek het. 'n Toeval wat te wreed gelyk het. Die stilte het oor hulle neergedaal, swaar met die gewig van lank begrawe waarhede, nou blootgestel aan die genadeloose lig van onthulling. Riaan het verdoof gevoel, nie in staat om die implikasies van wat hy ontdek het, ten volle te verwerk nie. 'n Biologiese seun wat hy nooit geken het nie, wat ver weg groot geword het. En Pietie, het hy gemompel, die gedagte wat hardop ontsnap het. Hy is nie biologies, nee, het Anja saggies voltooi. Maar in alle opsigte wat regtig saak maak, is hy seun, meneer Mostert. Bloed is net 'n klein deel van wat 'n familie maak. Riaan het sy oë opgeslaan en Anja se deernisvolle blik ontmoet. Hoekom vertel jy my dit nou? Hoekom nie vroeër nie? Hoekom die werk aanvaar, my huis binnekom, 'n band met Pietie skep, om dan alles met hierdie onthulling te vernietig? Dit was die vraag van 'n gewonde, verwarde man, wat probeer het om iemand te vind om te blameer vir die pyn wat hom verteer het. Omdat Pietie 'n kans verdien, het sy geantwoord, met 'n eenvoud wat die ontluikende woede van Riaan ontwapen het. Omdat ek glo dat sy toestand met behoorlike behandeling verbeter kan word. En omdat u verdien het om die waarheid te weet, hoe pynlik dit ook al mag wees. Watter waarheid, het Riaan bitterlik weergalm. Dat my pa 'n monster was wat in staat was om babas om te ruil om sy gekrenkte trots te bevredig. Dat ek 5 jaar lank 'n seun grootgemaak het wat nie my bloed is nie. Dat my regte seun iewers daar buite is, sonder om te weet wie hy regtig is. Die waarheid dat u vir Pietie lief was, selfs sonder om dit te weet, selfs terwyl u teen daardie liefde geveg het, het Anja geantwoord, haar stem ferm ten spyte van die emosie. Die waarheid dat hy daardie liefde teruggee, selfs wanneer u afstand hou. Die waarheid dat familie veel verder gaan as tens meneer Mostert. Die woorde het Riaan soos 'n golf getref, sy woede weggespoel en net die rou pyn van besef agtergelaat. Hy was lief vir Pietie, hy was lief vir sy seldsame glimlag, sy stille intelligensie, sy veerkragtigheid te midde van beperkings. Hy was lief vir die manier waarop sy oë geblink het wanneer hy 'n moeilike taak kon voltooi, die manier waarop sy handjie na syne gesoek het op die seldsame geleenthede wanneer hy sy wag laat sak het. En as die seun nie sy bloed gedeel het nie, het dit daardie liefde verander. Wat wil jy van my hê, het hy uiteindelik gevra, uitgeput. Ek wil hê u moet vir Pietie die behandeling gee wat hy verdien, het Anja geantwoord. Nie as 'n verpligting teenoor iemand anders se seun nie, maar as die verbintenis tot die kind wat u as u eie grootgemaak het. En ek wil hê u moet die moontlikheid oorweeg om Gideon, u biologiese seun, te vind, nie om Pietie te vervang nie, maar om die kring van waarheid en genesing te voltooi wat julle almal verdien. Riaan het sy hande oor sy gesig gevee en die gewig van elke woord, van elke onthulling gevoel. Sy gedagtes het gewissel tussen ontkenning en aanvaarding, tussen die woede gerig op sy oorlede pa en die vrees vir die onsekere toekoms wat voor hom oopgelê het. Ek het tyd nodig, het hy uiteindelik gesê. Ek moet dink, alles verwerk. Ek verstaan, het Anja ingestem. Maar ek wil hê u moet nog een ding weet voordat u gaan. Riaan het sy oë opgeslaan, emosioneel uitgeput, maar steeds nuuskierig. Die medaljon wat ek dra, het sy voortgegaan, en aan die juweel om haar nek geraak. Die man wat ons tydens die vloed gehelp het, wat dit vir my ma as 'n simbool van beskerming gegee het, dit was u pa. Die onthulling, kleiner in vergelyking met die voriges, het hom nogtans onkant gevang. My pa. Maar dit maak nie sin nie. Hy was nooit die tipe. Komplekse mense doen soms teenstrydige dinge, het Anja saggies onderbreek. My ma het daardie dag altyd beskryf as die oomblik toe 'n vreemdeling onverwagte goedhartigheid getoon het. Ek weet nie wat u pa op daardie spesifieke oomblik gemotiveer het nie, maar ek weet hy het ons lewens gered. En tog het jy hierheen gekom om die kwaad wat hy gedoen het, bloot te lê, het Riaan opgemerk, sonder beskuldiging, net die paradoks gekonstateer. Ek het hierheen gekom om 'n fout reg te stel, het Anja reggestel. Om vir Pietie en Gideon die lewens te gee wat hulle moes gehad het. En miskien om vir u die kans te bied om die tipe man te wees wat u pa nooit kon wees nie, iemand wat in staat is om onvoorwaardelik lief te hê, om die regte ding te doen selfs wanneer dit moeilik is. Riaan het stadig opgestaan en die gewig van die wêreld op sy skouers gevoel.
Ek moet gaan, het hy gemompel en die foto's en die dokument aan Anja teruggegee. Hou dit, het sy aangedring. Dit is afskrifte. In geval u tyd nodig het om te ondersoek, te besin. Hy het meganies geknik, die papier in sy sak gesit en na die deur gestap. Voordat hy uitgegaan het, het hy 'n laaste keer omgedraai. Wat het jy daardie aand vir Pietie gesê? Oor dat hy nie verdien om in die stoel te wees nie. Anja het sy blik sonder huiwering gehou. Die waarheid. Dat hy nie vir daardie beperking gebore is nie. Dat hy met behoorlike behandeling, met geloof en deursettingsvermoë, baie van dit wat hom aan daardie stoel bind, kan oorkom. Dat die oefeninge wat ons elke dag doen, meer is as net speletjies, dit is stappe in die rigting van die moontlikheid dat hy eendag sal loop, selfs al is dit met ondersteuning. Glo jy dit regtig, het Riaan gevra, 'n draadjie hoop wat deur sy uitgeputte stem dring. Met my hele hart, het Anja geantwoord. Ek het reeds vordering gesien wat dokters as onwaarskynlik sou beskou. Pietie se toestand is ernstig, maar nie onherstelbaar soos hulle laat glo het nie. Met die regte spesialiste met konstante toewyding daar is hoop, meneer Mostert. Hoop. 'n Woord wat so lank nie 'n plek in sy woordeskat gehad het nie, dat dit amper soos 'n vreemde taal geklink het. Hoop vir Pietie. Hoop vir 'n familie wat herbou kon word op pynlike, maar bevrydende waarhede. Dankie, het hy eenvoudig gesê, voordat hy uitgegaan het na die langste nag van sy lewe, met die gewig van onthullings wat die verloop van hul lewens vir altyd sou verander. Die dagbreek het Riaan nog steeds wakker gevind, sittend in sy studeerkamer voor die dokumente wat Anja hom gegee het. Die bottel wysky het onaangeraak langs hom gestaan. Hy het die moontlikheid oorweeg om sy gedagtes met alkohol te verdoof, maar besluit dat hy absolute helderheid nodig gehad het om die niet ontdekte waarhede te konfronteer. Die foto's, die oorspronklike mediese verslag, sy pa se brief aan de Marais, al die stukke van die legkaart het nou in 'n verskriklike, maar onmiskenbare prentjie gepas. Sy pa, in 'n daad van berekende wreedheid, het die omruiling van babas georkestreer en 'n onskuldige kind tot 'n lewe van fisiese beperkings veroordeel net om Anneliese te straf omdat sy dit gewaag het om sy gesag uit te daag. Die pyn van verraad het vermeng met 'n buitende woede wat nêrens heen kon gaan nie. Sy pa was nie meer lewend om die gevolge van sy dade in die gesig te staar nie. Die vraag wat hom nou verteer het, was, wat om met hierdie waarheid te doen? Riaan het opgestaan en na die venster gestap en gekyk hoe die eerste lig van die oggend die horison van Johannesburg inkleur. Iewers in daardie uitgestrekte land het 'n seun genaamd Gideon sy lewe geleef sonder om te weet dat hy die biologiese seun van Riaan Mostert was. 'n Seun wat talentvol was in wiskunde volgens Anja. 'n Seun wat die bloed van die Mosterts en die liefde van Anneliese in sy are gedra het, sonder om ooit een van hulle te geken het. En hier, slapend in 'n nabygeleë kamer, was Pietie, nie sy biologiese seun nie, maar die kind wat hy vir 5 jaar grootgemaak het, die kind vir wie Anneliese as haar eie lief was, die kind wat, ten spyte van die emosionele afstand wat Riaan tussen hulle opgelê het, steeds desperaat na sy liefde en goedkeuring gesoek het. Toe die son uiteindelik oor die horison gebreek het, het Riaan sy besluit geneem. Dit het nie saak gemaak van die bloed nie, Pietie was sy seun in alle opsigte wat regtig saak gemaak het. En Gideon was ook, al het hulle mekaar nooit ontmoet nie. Van daardie dag af sou hy sy lewe daaraan wy om sy pa se foute reg te stel, om aan albei seuns die lewens te bied wat hulle verdien het. Hy het vinnig gestort, aangetrek en na die kombuis afgegaan, waar hy Sunny besig gevind het om ontbyt voor te berei. "Goeiemôre, meneer," het sy gegroet, verras om hom so vroeg te sien. "Die koffie is amper gereed." "Dankie, Sunny." "Is Anja al wakker?" "Ja, meneer." Sy help vir Pietie met sy bad. Riaan het geknik, homself 'n koppie koffie geskink terwyl hy gewag het. Minute later het hy die bekende geluid van die rolstoel in die gang gehoor. Pietie het die kombuis binnegekom en homself gestoot, 'n vaardigheid wat hy onlangs onder die geduldige leiding van Anja ontwikkel het, wat hom 'n paar tree agtergevolg het. "Goeiemôre, seun," het Riaan gegroet, nader gekom om die bokant van die seun se kop te soen. Pietie het met duidelike verbasing na sy pa gekyk. Riaan het selde saam met hom ontbyt geëet, en die soen was 'n nog meer ongewone blyk van liefde. "Goeiemôre, pa," het hy geantwoord, sy klein stemmetjie versigtig, maar hoopvol. Anja het die interaksie met 'n neutrale uitdrukking dopgehou, alhoewel haar oë die nuuskierigheid verraai het oor hoe Riaan die onthullings van die vorige aand verwerk het. "Goeiemôre, Anja," het hy formeel gegroet. "Na ontbyt wil ek graag met jou in my studeerkamer gesels, as dit moontlik is."
Beslis, meneer Mostert, het sy geantwoord, en Pietie gehelp om by die tafel te gaan sit. Die ontbyt het met 'n geforseerde normaliteit verloop. Riaan het vrae gevra oor die planne vir die dag, aandagtig geluister terwyl Pietie met groeiende entoesiasme die model 4-pyl beskryf het wat Anja beloof het om hom te help bou en selfs voorgestel dat hulle dit later saam in die tuin kon toets. Toe hulle klaar was, het Sunny toesig oor Pietie oorgeneem, wat geneem is om sy opvoedkundige aktiwiteite vir die oggend te begin met die privaat onderwyser wat 3 keer per week gekom het. Riaan het 'n diskrete teken vir Anja gegee en albei het in stilte na die studeerkamer gegaan. Sodra hulle in die kamer was, met die deur toe om privaatheid te verseker, het Riaan geen tyd met inleidings gemors nie. Ek glo jou, het hy verklaar, sy stem ferm ten spyte van die ingehoue emosie. Ek het die nag deurgebring om alles na te gaan, om punte te verbind wat ek voorheen doelbewus geïgnoreer het. Die waarheid is te duidelik om te ontken. Anja het geknik sonder om verbasing of triomf te toon, net 'n ingehoue verligting, asof 'n enorme gewig gedeeltelik van haar skouers verwyder is. Wat is u van plan om nou te doen, het sy eenvoudig gevra. Eerstens wil ek hê jy moet my alles vertel oor Pietie se werklike toestand, het Riaan geantwoord, agter sy lesenaar gaan sit en die stoel voor hom vir Anja aangedui. Jy het genoem dat hy met behoorlike behandeling aansienlik kan verbeter. Ek wil presies weet wat dit beteken. Anja het gaan sit, haar rooi uniform reggeskuif voordat sy met haar verduideliking begin het. Pietie se toestand is 'n matige vorm van spina bifida, wat die ontwikkeling van die ruggraat en regmurg beïnvloed. Dit is ernstig, maar nie so ernstig soos hulle u laat glo het nie. Die dokters wat deur IPA gekies is, spesifiek gekies deur Dermarais, het doelbewus 'n meer pessimistiese prentjie geskets en konservatiewe behandelings aanbeveel wat basies die rolstoel as 'n permanente lot aanvaar het. En is dit nie, het Riaan gevra, 'n vonkie hoop wat in sy bors ontvlam. Nie noodwendig nie, het Anja geantwoord. Ek ken spesialiste wat merkwaardige resultate behaal het met gevalle soortgelyk aan Pietie se. Deur intensiewe fisioterapie, neuromuskulêre stimulasie, waterterapie en moontlik spesifieke korrektiewe chirurgiese prosedures te kombineer, is daar 'n werklike moontlikheid dat hy onafhanklike mobiliteit kan ontwikkel. Miskien aanvanklik met hulpmiddels soos krikke of 'n loopraam, maar wie weet eendag. Sonder 'n rolstoel, het Riaan voltooi, byna sonder om die moontlikheid te glo. Ek kan dit nie beloof nie, het Anja eerlik gewaarsku. Elke geval is uniek en die tyd wat verlore gegaan het met die volg van 'n onvoldoende behandeling het nie gehelp nie. Maar die oefeninge wat ek die afgelope weke met hom gedoen het, toon reeds belovende resultate, verhoogde sensitiwiteit in die bene, spierversterking, beter beheer oor bewegings. Dit is bemoedigende tekens. Riaan het geknik en die inligting met 'n mengsel van hoop en vasberadenheid geabsorbeer. Tweede punt, het hy voortgegaan, na 'n oomblik se nadenke. Ek wil Gideon vind. Die naam van die seun wat hy nooit geken het nie, het vreemd op sy lippe geklink, belaai met moontlikhede en spyt. Ek het 'n paar leidrade, het Anja aangebied. Die laaste adres wat ek kon opspoor, was in Gebera, maar dit was 4 jaar gelede. Met u hulpbronne, glo ek dit sal moontlik wees om hulle vinnig te vind. Ek sal die beste private speerders hier, het Riaan besluit. Diskreet, respekvol, maar doeltreffend. En wanneer u hulle vind, het Anja versigtig gevra. Wat is die plan? Die vraag het Riaan onkant gevang. Eintlik het hy nie veel verder gedink as die primêre begeerte om sy biologiese seun te vind nie. Wat sou hy vir hom sê? Hoe sou hy die situasie verduidelik sonder om die lewe te vernietig wat hy saam met Marina Delport opgebou het? Ek weet nie presies nie, het hy eerlik erken. Maar ek weet ek wil hom ontmoet. Ek wil hom die geleenthede bied wat hy verdien, die ondersteuning wat ek kan gee. Nie om hom weg te neem van die ma wat hom grootgemaak het nie, maar om by te voeg, nie af te trek nie. Anja het Riaan se gesig vir 'n lang oomblik bestudeer voordat sy geknik het, blykbaar tevrede met die opregtheid van sy antwoord. En wat van Pietie, het sy uiteindelik gevra. Gaan jy hom vertel? Die moeilikste vraag van almal. Riaan het opgestaan en na die venster gestap en na die tuin gekyk waar sy seun, ja, sy seun, ongeag die biologie, gewoonlik gespeel het. Nie nou nie, het hy uiteindelik besluit. Hy is te jonk om die kompleksiteit van hierdie situasie te verstaan. Maar eendag, wanneer hy ouer is, wanneer hy genoeg emosionele sekuriteit het om hierdie waarheid te verwerk, ja, ek glo hy verdien om te weet. Maar dit sal vertel word as 'n storie van liefde, nie van verraad nie, 'n storie oor hoe families deur die hart gevorm word, nie net deur bloed nie.
'n klein glimlaggie het op Anja se lippe verskyn, die eerste opregte glimlag sedert die begin van daardie gesprek. "Gaan jy bly?" het Riaan gevra en omgedraai om haar in die oë te kyk. "Nou dat jy jou missie vervul het om die waarheid te onthul. As jy my toelaat, sal ek baie graag wil aanhou," het sy geantwoord. "Nie net ter wille van Pietie nie, alhoewel hy my hoofbekommernis is, maar omdat ek voel ek het nog 'n rol om in hierdie storie te speel. Buitendien," sy het gehuiwer asof sy haar volgende woorde afweeg. "Ek glo u sal ook ondersteuning nodig hê in die dae wat voorlê." Riaan was nog nooit 'n man wat maklik hulp aanvaar of kwesbaarheid getoon het nie, maar die gebeure van die afgelope 24 uur het sy sekerhede diep geskit. Hy het nou erken dat hy bondgenote sou nodig hê om die komplekse pad vorentoe te navigeer. "Ek waardeer dit," het hy eenvoudig gesê. In die dae wat gevolg het, het Riaan die veranderinge wat hy besluit het, geïmplementeer met die metodiese doeltreffendheid wat hom in die sakewêreld gekenmerk het. Eerstens het hy konsultasies met die beste spina bifida spesialiste in die land geskeduleer en tweede, derde en selfs vierde menings gesoek oor die werklike behandelingsmoontlikhede vir Pietie. Die konsensus wat uit hierdie konsultasies na vore gekom het, het bevestig wat Anja gesê het, terwyl Pietie se toestand beslis ernstig was, is dit behandel met 'n oormatige konservatisme wat sy potensiaal vir verbetering beperk het. Met 'n intensiewe program van behandelings was daar werklike hoop op beduidende vordering. Terselfdertyd het hy 'n bekende ondersoekagentskap gehuur om Marina Delport en Gideon op te spoor. Hy het al die inligting wat Anja besit het, verskaf en die ondersoekers opdrag gegee om met die grootste diskresie voort te gaan. Nog belangriker, Riaan het sy verhouding met Pietie heeltemal verander. Hy het sy werkskedule herorganiseer, verantwoordelikhede gedelegeer en reise verminder sodat hy meer tyd tuis kon deurbring. Elke oggend het met 'n gesamentlike ontbyt begin, die aande het met gedeelde leessessies geëindig. Oor naweke het hulle saam nuwe plekke verken wat vir rolstoele aangepas is, museums, parke, kultuursentrums. Anja het hierdie transformasie met 'n mengsel van tevredenheid en versigtigheid dopgehou. Alhoewel sy opreg gelukkig was met die nuwe dinamika tussen pa en seun, was sy bekommerd oor wat sou gebeur wanneer Gideon gevind word, wanneer die onvermydelike komplikasies van hierdie onthulling die brose geluk wat hulle begin bou het, sou tref. Op 'n besonder betekenisvolle middag, ongeveer 'n maand na die onthulling, het Riaan vroeër as gewoonlik by die huis aangekom, met 'n geheimsinnige boks. Hy het Pietie en Anja in die fisioterapiekamer gevind wat hy spesiaal vir sy seun se intensiewe behandeling laat toerus het. "Hoe was die sessie vandag?" het hy gevra en Pietie dopgehou wat op 'n gespesialiseerde mat lê, met klein elektrodes aan sy bene gekoppel vir spierstimulasie. "Uitstekend," het Anja met opregte entoesiasme geantwoord. Pietie het vandag daarin geslaag om die vrywillige samentrekking vir byna 10 sekondes te hou, 'n rekord. Die seun het geglimlag, trots op sy vordering. Die afgelope tyd met die kombinasie van intensiewe terapieë en die konstante aanmoediging van Riaan en Anja, het sy houding teenoor sy eie toestand drasties verander. Waar daar voorheen stille berusting was, was daar nou vasberadenheid en hoop. "Ek het 'n verrassing vir julle albei," het Riaan aangekondig, die boks op die vloer neergesit en langs Pietie gekniel. "Iets wat ek dink ons projek sal help." "Watter projek?" het Pietie nuuskierig gevra en probeer om binne in die boks te loer. "Die stappe projek," het Riaan met 'n glimlag geantwoord en die naam gebruik wat hulle saam vir die rehabilitasieprogram geskep het. "Kyk." Uit die boks het hy 'n paar moderne beenstutte gehaal, spesiale stutte vir die bene, gemaak van ligte en duursame materiaal, ontwerp om stabiliteit te bied en beweging te help. "Hulle is pragtig," het Anja uitgeroep, en die stukke met 'n spesialis se oog ondersoek. "En hulle lyk perfek aangepas." "Hulle is op maat gemaak, gebaseer op die spesifikasies wat Derkutwe gestuur het Riaan verduidelik, en verwys na die nuwe ortopeed wat Pietie se behandeling toesig gehou het. Hy glo dat ons hiermee en met die parallelle stawe wat môre in die tuin geïnstalleer word, kan begin om die vertikale posisie te oefen en miskien selfs 'n paar geassisteerde tree." Pietie se oë het groot geword en geblink met 'n mengsel van hoop en vrees. "Gaan ek regop staan?" het hy gevra, sy stem byna 'n fluistering. "Ons gaan probeer," het Riaan versigtig geantwoord en die dokter se raad gevolg om nie onrealistiese verwagtinge te skep nie. "Dit sal 'n stadige proses wees met baie klein treetjies voor die grootes. Maar ons is saam hierin, kampioen. Ons almal."
Daardie aand, nadat Pietie aan die slaap geraak het, uitgeput, maar gelukkig met die nuwe moontlikhede wat oopgegaan het, het Riaan Anja op die agterstoep gevind, besig om na die tuin te kyk waar die parallelle stawe geïnstalleer sou word. Dankie, het hy gesê en langs haar gaan staan. Vir alles. Dat jy nie op hom moet opgegee het nie. Dat jy my die waarheid gewys het, hoe pynlik dit ook al was. Anja het omgedraai om hom in die oë te kyk, die sagte maanlig wat haar delikate trekke beklemtoon het. Dit was nie maklik nie, het sy erken. Baie keer het ek daaraan gedink om op te gee, om die verlede begrawe te laat. Maar dan het ek daardie 2 babas onthou, en die verskriklike fout wat 'n lot verander het, en ek het geweet ek moes aanhou. Jy het 'n buitengewone hart, het Riaan opgemerk, en homself verras met die opregtheid van die kompliment. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ingetree, 'n wapenstilstand in die spanning wat hul eerste maande van saamwoon gekenmerk het. Dit was amper moontlik om te dink dat hulle net 2 mense was wat 'n aangename aand deel, sonder die gewig van die geheime en pynlike waarhede wat hulle verenig het. Die oomblik is onderbreek deur Riaan se selfoon wat lui. Hy het die nommer nagegaan en sy hart het vinniger geklop. Dit was die hoofondersoeker verantwoordelik vir die soektog na Gideon en Marina. Ek moet hierdie neem, het hy gemompel en 'n paar tree weggestap. Anja het geknik, sy privaatheid gerespekteer, maar het naby gebly en intuïtief die belangrikheid van die oproep aangevoel. Die gesprek was kort, maar toe Riaan afgelei het sy uitdrukking 'n komplekse mengsel van emosies geopenbaar, verligting, vrees, hoop, bekommernis. Hulle is gevind, het hy aangekondig, sy stem effens bewerig. Gideon en Marina woon in Knysna. Hy is amper 6 jaar oud in die eerste jaar van laerskool. Blykbaar gaan dit goed met hulle, stabiel. Dis wonderlik, het Anja saggies geantwoord. Wat gaan jy nou doen? Riaan het diep asem gehaal, die gewig van die besluit wat soos 'n gelaaide wolk oor hom gehang het. Ek gaan môre Knysna toe, het hy besluit. Ek moet hom sien, al is dit aanvanklik van ver. Daarna moet ek 'n manier vind om Marina te nader, om die onverklaarbare te verduidelik sonder om die lewe te vernietig wat hulle opgebou het. Wil jy hê ek moet saamgaan, het Anja aangebied. Ek kan help verduidelik, besonderhede invul wat jy dalk nie ken nie. Die aanbod het Riaan verras. Hy het besef, nie vir die eerste keer nie, hoe Anja 'n integrale deel van sy en Pietie se lewe geword het, nie net 'n werknemer of selfs 'n bondgenoot nie, maar amper familie. Ek waardeer die aanbod, het hy opreg geantwoord. Maar ek dink hierdie eerste kontak moet net tussen my en hulle wees. Buitendien, Pietie het jou hier nodig. Ek wil nie sy behandelingsroetine onderbreek nie, juis nou dat ons vordering sien. Anja het geknik en verstaan. Wees versigtig met verwagtinge, Riaan, het sy aangeraai en sy voornaam vir die eerste keer gebruik. Vir Gideon sal jy 'n vreemdeling wees. Vir Marina, moontlike bedreiging vir die enigste wêreld wat sy met haar seun ken. Ek weet, het hy ingestem. Ek sal met uiterste versigtigheid voortgaan. Ek het geen bedoeling om skade te berokken nie, net om 'n deur oop te maak vir moontlikhede wat almal sal bevoordeel, veral Gideon. Daardie aand, terwyl hy 'n klein tas vir die volgende dag se reis gepak het, is Riaan oorval deur 'n angs wat hy nie gevoel het sedert die eerste dae na Anneliede se heengaan nie. Het hy die regte ding gedoen? Of sou sy soeke na verlossing en verbintenis uiteindelik meer pyn as genesing veroorsaak? Voordat hy gaan slaap het, het hy by Pietie se kamer stilgehou en na die slapende seun gekyk, sy klein borsie wat in 'n rustige ritme op en af beweeg het. Ongeag wat in Knysna sou gebeur, hierdie seun was en sou altyd sy seun wees. Die onthulling oor Gideon het dit nie verander nie, dit het net die kring van sy hart uitgebrei om nog 'n onskuldige kind in te sluit, 'n slagoffer van Abraham Mostert se gekonkel. Ek kom gou terug, het hy gefluister en die kombers om Pietie se klein skouers reggeskuif. En wanneer ek terugkom, gaan ons voort met ons projek. Een tree op 'n slag, onthou. Die volgende oggend, terwyl die bestuurder die motor voorberei het om hom lughawe toe te neem, het Riaan Pietie met ongewone krag omhels. Wees goed vir Anja, het hy opdrag gegee en sy seun se hare reggestryk. Hou aan met die oefeninge, selfs as jy moeg is. Ek is trots op jou, weet jy. Pietie het plegtig geknik, sy groot groen oë op sy pa gefestig. Gaan dit lank duur? Net 'n paar dae, het Riaan beloof. En ek sal geskenke saambring. Die seun het geglimlag, tevrede met die belofte. Riaan het toe na Anja gedraai, wat die afskeid met 'n rustige uitdrukking dopgehou het. As daar enigiets is, bel my, het hy opdrag gegee.
Terkutsie kom môre vir die maandelikse evaluering. Sy nommers en die van die kliniek is op my lesenaar. Ons sal vir alles sorg, het Anja verseker. Konsentreer op wat jy daar moet doen. Ons sal hier wees wanneer jy terugkom. Daar was iets in haar toon, 'n rustige sekerheid, 'n implisiete belofte, wat Riaan se angs gekalmeer het. Met 'n laaste waai vir Pietie het hy in die motor geklim en na die lughawe vertrek, op pad na 'n ontmoeting wat die toekoms van twee families, verenig deur 'n ou en wrede geheim, kon herskryf. Knysna het Riaan met 'n kristalhelder blou lig en 'n seebriesie verwelkom wat beloftes van nuwe beginne gedra het. Vanuit die taxi wat hom van die lughawe na die hotel in die middestad geneem het hy die landskappe van die tuinroete waargeneem met oë wat nie regtig gesien het nie. Sy gedagtes was gefokus op die naderende ontmoeting wat alles kon verander. Volgens die inligting van die ondersoekers het Gideon by laerskool outonomie gestudeer en Marina het as 'n ontvangsdame by 'n nabygeleë tandheelkundige kliniek gewerk. Riaan se aanvanklike plan was eenvoudig, om diskreet van ver af waar te neem, net om te bevestig dat dit werklik sy biologiese seun was, voordat hy enige direkte benadering beplan het. Nadat hy sy bagasie by die hotel afgelaai het hy na die aangeduide skool gery. Hy het oorkant die straat geparkeer en homself terselfdertyd soos 'n indringer gevoel en iemand wat alle reg gehad het om daar te wees. Die horlosie het 16:30 gewys, die uitskytyd, soos hy uitgevind het. Die hekke het gou oopgegaan en kinders het in klein groepies begin uitkom, sommige vergesel deur ouers, ander wat alleen weggestap het. Riaan het elke gesiggie met byna pynlike aandag ondersoek, sy hart wat vinniger geklop het met elke seun met breinhare wat verskyn het. En toe sien hy hom. Hy het nie die leer met foto's nodig gehad wat die ondersoekers verskaf het nie. Iets in sy bloed, in sy hart, het daardie spesifieke kind onmiddellik tussen al die ander herken. Gideon het die blou skooluniform gedra, 'n rugsak met prente van planete en sterre gedra en het lewendig met 'n ander seun gesels terwyl hy uit die hekke gestap het. Die ooreenkoms met Anneliese was treffend, dieselfde ekspressiewe oë, dieselfde vorm van die gesig, selfs die glimlag het daardie effens skewe hoekie gehad wat hom altyd by sy vrou bekoor het. Maar daar was ook trekke van die mostards, onmiskenbaar vir diegene wat geweet het waar om te soek, die vasberade ken, die manier waarop hy sy kop effens gekantel het as hy praat, gebare wat Riaan van sy eie kinderfoto's herken het. Sonder om dit te besef, het Riaan uit die motor geklim en 'n paar tree nader gestap, asof hy deur 'n onsigbare krag getrek word. Hy het egter stilgehou toe hy 'n vrou van ongeveer 30, met swart hare in 'n eenvoudige poniestert vasgemaak, met 'n warm glimlag na Gideon sien aankom. Marina Delport het presies gelyk soos wat sy was, 'n toegewyde, hardwerkende ma, sigbaar moeg na 'n lang dag, maar wat opgehelder het toe sy haar seun sien. Sy het gaan herk om Gideon se entoesiastiese drukkie te ontvang en aandagtig geluister terwyl die seun iets vertel het wat baie belangrik gelyk het, te oordeel aan sy uitspattige gebare. Riaan het roerloos gebly en die toneel met teenstrydige emosies geabsorbeer. Hy het hierdie oomblik weke lank voorgestel, benaderings en verduidelikings in sy gedagtes geoefen, maar nou, gekonfronteer met die realiteit van daardie twee mense wie se lewe hy heeltemal kon ontwrig, het hy verlam gevoel deur die verantwoordelikheid. Hy het hulle diskreet gevolg en dopgehou hoe hulle hand aan hand na 'n nabygeleë bushalte stap, hoe Gideon opgewonde om sy ma gespring het, hoe sy voortdurend die rugsak reggeskuif het wat van sy klein skouer afgegly het. Dit was alledaagse gebare, selfs banaal, maar belaai met 'n intimiteit en liefde wat byna pynlik was om te aanskou. Gedurende die volgende 2 dae het Riaan hierdie respekvolle waarneming op 'n afstand gehandhaaf. Hy het ontdek dat hulle in 'n beskeie woonstel in 'n residensiële kompleks op Tussen Islands gewoon het. Hy het Gideon dopgehou wat na skool in die kompleks se speelparkie speel, gesien hoe Marina vroeg werk toe gaan en laatmiddag terugkeer. Hy het opgemerk hoe sosiaal die seun was, altyd omring deur vriende, hoe hy ekspressief gebaar het as hy praat, nog 'n eienskap wat hy van Anneliese herken het. Op die aand van die 3de dag, terwyl hy op die hotel se terras gesit en na die see gekyk het Riaan sy besluit geneem. Die benadering wat hy aanvanklik beplan het, om homself formeel aan Marina voor te stel, die situasie te verduidelik, moontlik prokureurs te betrek om wettige regte te vestig, het nou koud en onvanpas gelyk in die lig van wat hy aanskou het. Gideon en Marina het 'n gevestigde lewe gehad, 'n roetine in gemeenskap. Sy ingryping, indien swak hanteer, kon meer skade as goed doen. Die waarheid moes geopenbaar word. Ja, Gideon het verdien om sy oorsprong te ken.
hy het die verbintenis met sy ware geskiedenis verdien, hy het die hulpbronne en geleenthede verdien wat Riaan kon bied. Maar dit sou organies moes gebeur met respek vir die bande wat reeds bestaan het, en met eerbiediging van Marina se rol as ma in alle opsigte wat regtig saak gemaak het. Die volgende oggend, na 'n nag van diep nadenke, het Riaan iets gedoen wat hy hom nooit voorgestel het hy sou doen nie. Hy het by 'n tafel in die kafee gaan sit waar Marina gewoonlik 'n koffie gedrink het voordat sy werk toe gegaan het, en gewag. Toe sy inkom, stiptelik soos al die vorige dae, het hy diep asem gehaal en al sy moed bymekaar geskraap. "Verskoon my, mevrou Marina Delport," het hy gevra en haar tafel genader nadat sy haar bestelling geplaas het. Haar oë, bruin en versigtig, het syne met verbasing ontmoet. "Ja," het sy geantwoord, duidelik verward oor hoe hierdie onbekende man in 'n dierpak haar naam geken het. "My naam is Riaan Mostert," het hy homself voorgestel, sy stem kalm gehou ten spyte van sy kloppende hart. "Ek weet dit gaan vreemd klink, maar ons moet oor iets baie belangriks praat. Oor Gideon." Die naam van haar seun het soos 'n onmiddellike alarm gewerk. Marina het bleek geword, haar vingers wat senuweeagtig die koffiekoppie vasgeklem het. "Wie is jy? Wat wil jy met my seun hê?" het sy gevra, haar toon verdedigend soos die van 'n leeuwyfie wat haar welpie beskerm. "Asseblief," het Riaan gevra en 'n respekvolle afstand gehou. "Ek is nie 'n bedreiging nie. Maar ek het deurslaggewende inligting wat beide Gideon en u raak. Inligting wat julle die reg het om te weet." Gedurende die volgende uur, in 'n gespanne en emosioneel gelaaide gesprek, het Riaan alles verduidelik, die omruiling van babas, sy pa se manipulasie, die onlangse ontdekking deur Anja. Hy het die bewyse gewys wat hy saamgebring het, foto's, mediese verslae, die uitslag van die dienstoets wat hy in die geheim laat doen het met 'n tandeborsel wat die ondersoekers uit Marina se woonstel se vullis gekry het. Aanvanklik ongelowig, toe verskrik en uiteindelik verpletter, het Marina alles in stilte aangehoor, stille trane wat oor haar gesig geloop het, terwyl die verskriklike waarheid voor haar ontvou het. "Gideon is nie my biologiese seun nie," het sy uiteindelik gemompel, haar stem gebroke. "Al hierdie tyd." "Biologies, nee," het Riaan saggies bevestig. "Maar in alle ander opsigte, liefde, toewyding, opvoeding, is jy die enigste ma wat hy ooit geken of nodig gehad het. Hoekom vertel jy my dit nou?" het sy gevra en uiteindelik haar stem gevind. "Het jy gekom om hom weg te neem? Om ons lewe te vernietig?" Die vraag, belaaid met vrees en pyn, het Riaan diep getref. Dit was dieselfde vrees wat hy self gevoel het toe hy die moontlikheid oorweeg het om Pietie aan sy regte familie te verloor. "Nee," het hy ferm geantwoord. "Ek het nie gekom om julle te skei of om pyn te veroorsaak nie. Ek het gekom omdat ek glo Gideon verdien om sy volledige geskiedenis te ken, wanneer dit gepas is. Ek het gekom omdat ek hom die geleenthede wil bied wat ek kan voorsien, soos opvoeding, mediese sorg, finansiële sekuriteit, nie om te vervang wat jy hom gee nie, maar om aan te vul." En Pietie het Marina gevra en Riaan verras met haar onmiddellike bekommernis oor die ander kind wat in hierdie storie betrokke was. "Hoe gaan dit met hom?" Met 'n knop in sy keel het Riaan Pietie beskryf, sy toestand, die onlangse vordering met die nuwe behandeling. Hy het vertel van Anja, haar rol in die ontdekking van die waarheid, haar toewyding tot die seun se welstand. "Ek wil hê hulle moet mekaar ontmoet," het hy uiteindelik erken. Nie om 'n verhouding af te dwing nie, maar om albei die kans te gee om te verstaan dat familie baie forme, baie verbintenisse kan hê. "Ek wil hê Gideon moet weet dat hy 'n plek in ons lewens het, as en wanneer hy dit wil inneem, sonder om ooit die plek te verloor wat hy by jou het." Marina het vir lang minute in stilte gebly en alles verwerk wat sy gehoor het. Toe sy uiteindelik praat, was haar stem fermer, alhoewel steeds belaaid met emosie. "Ek het tyd nodig," het sy gesê. "Ek moet dink oor wat die beste vir Gideon is. Hy is my wêreld, Riaan. Van die eerste oomblik wat ek hom in my arms gesit het, toe hulle my vertel het dat hy, wonderbaarlik, gesond gebore is ten spyte van al die probleme tydens die swangerskap, was hy alles vir my." "Ek verstaan volkome," het Riaan geantwoord. "En ek respekteer jou behoefte aan tyd. Ek sal niks sonder jou toestemming doen nie. Maar ek wil graag my kontakbesonderhede los en miskien kan ons weer gesels voordat ek na Johannesburg terugkeer." In die dae wat gevolg het, het Riaan op 'n afstand gebly en Marina se ruimte gerespekteer om die skokkende waarheid te verwerk. Hy het daagliks kontak met Anja gehou en opdaterings oor Pietie ontvang, oor sy vordering in die fisioterapie sessies, oor die klein mylpale wat hy in sy afwesigheid bly bereik het.
Vandag het hy daarin geslaag om vir byna 'n volle minuut by die parallelle stawe te staan, het Anja vertel, opgewondenheid duidelik in haar stem, tydens 'n video-oproep. Tertjutsie was beïndruk met die spierversterking in so 'n kort tyd. Sê vir hom ek is trots, het Riaan geantwoord, en 'n steek van skuldgevoel gevoel, omdat hy nie teenwoordig was om daardie belangrike oomblik te aanskou nie. Ek sal binnekort terug wees om saam te vier. Op die vooraand van sy geskeduleerde terugkeer na Johannesburg, het Riaan 'n onverwagte boodskap van Marina ontvang, waarin sy 'n ontmoeting in die park naby haar woonstel versoek het. Toe hy by die aangeduide plek aankom, het hy haar op 'n bankie gevind, besig om Gideon te kyk wat saam met ander kinders in die speelgrond speel. Hy lyk gelukkig, het Riaan opgemerk, en langs haar gaan sit nadat hy toestemming gekry het. Hy is, het Marina bevestig. En ek wil hê hy moet so bly, maak nie saak wat gebeur nie. Sy het omgedraai om Riaan in die oë te kyk, haar oë nou droog en vasberade. Ek het baie gedink oor alles wat jy my vertel het. Ek het 'n sielkundige geraadpleeg, en probeer verstaan wat die beste manier is om dit te hanteer. En ek het tot 'n paar gevolgtrekkings gekom. Ek luister, het hy geantwoord, en haar krag te midde van sulke buitengewone omstandighede gerespekteer. Gideon is my seun, het sy ferm verklaar. Niks sal dit verander nie, geen dienstoets, geen onthulling oor sy geboorte nie. Dit was ek wat sy hand vasgehou het met sy eerste tree, wat sy trane afgevee het as hy geval het, wat elke klein oorwinning gevier het. Riaan het geknik en die sentiment volkome verstaan. Maar het sy voortgegaan, haar stem wat versag, ek weet ook dat hy meer verdien as wat ek alleen kan gee. Hy verdien om sy volledige geskiedenis te ken, wanneer hy oud genoeg is om te verstaan. Hy verdien die kans om jou, Pietie, sy biologiese erfenis te ken. Wat stel jy voor, het Riaan gevra, hoop wat in sy bors groei. 'n geleidelike verhouding, het Marina geantwoord. Beginnend as familievriende, jy wat af en toe kom kuier, miskien ons van tyd tot tyd na Johannesburg nooi. Mettertyd, wanneer Gideon gereed is, wanneer ek gereed is, kan ons die waarheid vertel, op 'n manier wat hy kan verstaan, wat hom nie traumatiseer of verwar nie. En wat van Pietie? Ek wil hom ontmoet, het Marina sonder huiwering geantwoord. Ek wil die seun sien wat in 'n parallelle heelal my seun was. Ek wil hom dieselfde bied as wat ek vir Gideon vra, in verbintenis, in uitbreiding van familie, meer mense om hom lief te hê en te ondersteun. Marina se woorde het presies Riaan se gevoelens weerspieël, dieselfde gevolgtrekkings waartoe hy tydens sy eensame oordenkings gekom het. Daar is 'n voorwaarde, het Marina bygevoeg, haar toon weer ferm. Geen howe, geen prokureurs wat probeer om wettige regte of formele gedeelde toesig te vestig nie. Ons sal mekaar vertrou, hierdie verhouding bou gebaseer op wederwysige respek en die welstand van die kinders. Die oomblik wat jy probeer om jou mag of geld te gebruik om jou wil af te dwing nie. Dit sal nooit gebeur nie, het Riaan plegtig beloof. Jy het my woord. Daardie middag is Riaan formeel aan Gideon voorgestel as 'n vriend van mamma. Die seun van nature ekstrovert het vir hom sy gunsteling speelgoed gewys, van sy skool vertel, 1000 dinge gevra oor Johannesburg, wat hy net van foto's geken het. Toe Gideon weghardloop om met 'n vriend te speel wat pas by die speelgrond aangekom het Riaan en Marina langs mekaar bly sit en 'n toekoms oorpyns wat nie een van hulle 'n paar weke gelede kon voorgestel het nie. Hy het Anneliede se glimlag, het Riaan saggies opgemerk. En haar nuuskierigheid ook. Gideon het altyd 1000 vrae oor alles gevra, het Marina ingestem. Soms meer as wat ek kan antwoord. En Pietie is meer 'n waarnemer, stil, het Riaan gedeel. Hy dink baie voordat hy praat, maar wanneer hy praat, is dit gewoonlik iets verbasend diep vir sy ouderdom. Dit was vreemd en vertroostend, hierdie uitruil van inligting oor hul seuns, want albei kinders het nou aan albei behoort, op verskillende, maar ewig geldige maniere. Hoe gaan dit intussen met Anja, het Marina gevra, en Riaan verras met die onverwagte vraag. Anja. Ja, die vrou wat die waarheid onthul het, wat na Pietie omsien. Jy praat van haar met 'n ander toon, sy klink belangrik vir julle. Riaan het oor die skerpsinnige waarneming nagedink. Dit was waar, Anja het veel meer as 'n werknemer geword, selfs meer as 'n bondgenoot in die soeke na die waarheid. Sy was 'n konstante teenwoordigheid, 'n pilaar van ondersteuning, 'n bron van wysheid en deernis wat nie net Pietie se lewe verander het nie, maar ook sy eie. Sy is spesiaal, het hy uiteindelik erken. Sonder haar sou niks hiervan moontlik gewees het nie. Die waarheid sou begrawe gebly het, Pietie sou in daardie stoel vasgevang gebly het sonder hoop op vordering.
Ek sou agtersigblaaie en vergaderings weggekruip het om te vermy om die regte lewe in die oë te kyk. Sy klink soos iemand wat ek graag wil ontmoet, het Marina met 'n klein glimlaggie opgemerk. Iemand wat soveel op die spel geplaas het vir die waarheid en die welstand van 'n kind moet 'n buitengewone persoon wees. Toe Riaan die volgende dag uiteindelik op die vliegtuig terug na Johannesburg geklim het hy nie net die belofte van 'n toekomstige verhouding met Gideon saamgedra nie, maar ook 'n nuwe begrip van wat familie werklik beteken. Nie bloedbande of wettige dokumente nie, maar daaglikse keuses van liefde, toewyding en moed om moeilike waarhede in die oë te kyk. Marina het ingestem om Gideon tydens die volgende skoolvakansie vir 'n besoek na Johannesburg te bring, 'n eerste, versigtige stap in die rigting van 'n gedeelde toekoms. Riaan het op sy beurt beloof om gereeld nuus oor Pietie te stuur, foto's van sy vordering, en die twee families selfs op 'n afstand verbind te hou. By sy aankoms by Oor Tambo internasionale lughawe is Riaan verras deur 'n onverwagte gesig. Anja en Pietie het hom in die aankomsaal gewag, die seun in sy rolstoel, met 'n handgemaakte plakkaat wat die woorde "Welkom terug, pa" in kleurvolle en ongelyke letters, duidelik deur homself geskryf, bevat het. "Julle hoef nie tot hier te gekom het nie," het Riaan gesê, ontroer deur die verrassing, en afgebuig om sy seun te omhels. Dit was sy idee, het Anja verduidelik, haar glimlag wat haar moe gesig na die motorrit na die lughawe verlig het. "Hy kon gisteraand nie slaap van opgewondenheid nie. Ek het 'n verrassing, pa," het Pietie uitgeroep, amper uit sy rolstoel gespring. "Maar ek kan dit eers wys as ons by die huis kom." Gedurende die hele rit na die heerhuis in Sandhurst het Riaan kindervriendelike weergawes van sy reis vertel, die skoonheid van Knysna beskryf en beloof om Pietie eendag te neem om die strande daar te sien. Hy het in eenvoudige terme oor Gideon en Marina gepraat, as 'n nuwe vriende, wat hulle binnekort sou kom besoek, en versigtig die saadjies geplant vir die waarheid wat eendag geopenbaar sou word. Toe hulle uiteindelik by die huis aankom, het Pietie aangedring om direk na die tuin te gaan, waar die parallelle stawe vir sy rehabilitasieoefeninge geïnstalleer is. Nou vir die verrassing, het hy aangekondig, vibrerend van opwinding. Met Anja se hulp het hy die rolstoel tussen die stawe geposisioneer. Toe, tot Riaan se verbasing, het die seun die stawe stewig met sy klein, maar vasberade hande gegryp, en in 'n sigbare poging, homself uit die stoel opgelig en regop gestaan met die beenstitte wat gehelp het om sy bene te stabiliseer. "Kyk, pa," het hy uitgeroep, sy gesig rooi van die inspanning, maar verlig deur 'n onbeskryflike trots. "Ek staan." Dit was nie net Pietie se eerste fisiese tree na 'n potensiële onafhanklikheid van die rolstoel nie. Dit was simboliese tree vir die hele familie in die rigting van 'n toekoms waar waarhede leuns vervang het, waar liefde biologie oortref het, waar nuwe gesinskonfigurasies uit die as van ou verraad gebore is. Daardie aand, nadat hy Pietie in die bed gesit het, uitgeput, maar stralend nadat hy herhaaldelik sy nuwe prestasie gedemonstreer het Riaan Anja op die stoep gevind, besig om na dieselfde tuin te kyk waar hulle weke gelede die ontdekking bespreek het wat hul lewens verander het. "Dankie," het hy eenvoudig gesê en by haar aangesluit. "Vir alles." Hy is so gelukkig met sy vordering, het sy opgemerk en in die rigting van die parallelle stawe gekyk, nou stil onder die maanlig. "Die dokters is optimisties. Hulle sê met deursettingsvermoë kan hy 'n veel groter mobiliteit bereik as wat ons ooit gedink het." "Dis nie net die fisiese vordering nie," het Riaan geantwoord. "Dis die volledige transformasie." Hy glimlag, praat, maak planne vir die toekoms. Hy het hoop. "En dit, Anja, is hoofsaaklik aan jou te danke." Sy het omgedraai om hom in die oë te kyk, die sagte lig van die stoep wat die opregtheid in haar brein oë beklemtoon het. "Ek het niks alleen gedoen nie. Dit was jou moed om die waarheid in die oë te kyk, om as pa te transformeer, wat regtig alles verander het." Vir 'n oomblik het hulle in stilte gestaan, en die rustige aand waardeer, die gevoel van vrede wat uiteindelik die onstuimigheid van die vorige weke vervang het. En nou het Anja uiteindelik gevra. "Met Gideon, Marina, al hierdie nuwe gesinsreëlinge. Nou bou ons brûe," het Riaan geantwoord, die metafoor wat natuurlik gekom het. Brûe tussen verlede en toekoms, tussen pynlike waarhede en moontlikhede vir genesing, tussen families wat nooit gedink het hulle sou verbind wees nie. "Dit sal nie maklik wees nie," het Anja opgemerk. "Die belangrikste dinge is selde," het hy geantwoord en omgedraai om haar blik te ontmoet. "Maar ek hoef dit nie alleen te doen nie, of hoe?" Die vraag het in die lug tussen hulle gehang, belaai met implisiete betekenisse, met moontlikhede wat aan die horison begin vorm het.
Anja het geglimlag, 'n glimlag wat beloftes van beter dae, van gedeelde reise, van ontdekkings wat nog sou kom, bevat het. Nee, het sy eenvoudig geantwoord. Jy hoef nie. 6 maande later het die tuin van die Mosterdherrehuis 'n toneel aanskou wat die vorige jaar onmoontlik sou gelyk het. Pietie, ondersteun deur spesiaal aangepaste krikke, wat huiwerige, maar vasberade tree oor die grasperk gee, terwyl Gideon om hom gehardloop het en hom met entoesiastiese uitroepe aangemoedig het. Marina en Anja, langs mekaar op 'n nabygeleë bankie, het soos ou vriende gesels en stories en ervarings gedeel van die 2 kinders wat nou hul lewens op onverwagte maniere verenig het. Riaan het die toneel vanaf die stoep dopgehou, sy hart oorlopends toe van 'n geluk wat hy nooit moontlik geglo het nie. Sy pa se leuns, bedoel om verdeeldheid en lyding te saai, het onwetend die toneel geskep vir 'n groter verlossing as wat enigiemand kon gedink het, nie net vir hom nie, maar vir almal betrokke by daardie buitengewone storie. Op die ou end was die ware wonderwerk nie in die fisiese tree wat Pietie begin gee het nie, of in die biologiese verbintenis wat met Gideon herstel is nie. Die ware wonderwerk was in die metaforiese tree wat hulle almal saam gegee het, in die rigting van waarheid, genesing, 'n uitgebreide en verrykte definisie van wat werklik 'n familie uitmaak. Terwyl die son aan die horison van Johannesburg gesak het en goue skaduwees oor daardie klein kern van mense gegooi het, verenig deur buitengewone omstandighede, het Riaan die diepste les van hierdie hele reis verstaan. Families word nie gedefinieer deur bloed of wettige dokumente nie, maar deur die moed om lief te hê ten spyte van omstandighede, om die waarheid te kies selfs wanneer dit seermaak, om tree in die rigting van die ander te gee, een op 'n slag, met geduld en hoop. En toe Anja by hom op die stoep aansluit, haar vingers met syne ineengevleg in 'n gebaar wat nou natuurlik en reg gevoel het Riaan geweet dat die grootste onthulling van almal was om te ontdek dat die sterkste bande die is wat ons kies om elke dag te skep en te koester, met elke gebaar, met elke gedeelde waarheid, een tree op 'n slag. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die reis van Riaan, Pietie, Gideon, Marina en Anja het julle harte geraak. Hierdie storie wys vir ons dat die waarheid, hoe pynlik ook al, die krag het om lewens te bevry en te transformeer wanneer dit met moed in die oë gekyk word. Vir meer emosionele stories soos hierdie, het ons 'n spesiale snitlys spesiaal vir julle voorberei. Vind dit deur op die knoppie aan u linkerkant te klik. As hierdie verhaal emosies in u wakker gemaak het, moenie vergeet om u duimpie op te los en in te teken op ons kanaal nie. Elke dag deel ons nuwe stories wat die kompleksiteite van familiebande en die menslike vermoë tot oorwinning verken. Vertel ons in die kommentaar, wat sou u gedoen het as u in Riaan se skoene was? Ons sien uit daarna om u refleksies te lees.